Baie welkom by 'n amazing episode van So loop hy maar die lewe en so. Hierdie is episode 45. Jep, ek sê elke episode is amazing, want elke episode het sy eie special kwaliteit. En hierdie een, ek en Neil Zoom call met Rikus de Beer, aka Radio Raps, aka Jonathan. Jy ken vir Radio Raps, hom dalk as Radio Raps deur sy comedy. Hy het 'n redelike huge following. Iemand het onlangs gesê hy is een van die enigste 3 komediante in die land wat die Sun Arena wat 7000 mense vat kan uitboek. Ek dink hy het gesê enigste 3 of enigste 2 of enigste 5, maar in elk geval, dis nou alle comedians van alle kulture en alles ingesluit. In elk geval, hierdie ou is amazing. Hy is ongelooflik snaaks, maar daai snaaksheid is die onderbou daarvan is 'n mens met 'n ongelooflike waarnemingsvermoë, 'n diep siel met 'n ongelooflike sin vir humor, 'n intelligente ou wat dink oor die lewe en mense entertain en mense laat goed voel en beter voel en laat lag. Hy's amazing, sout van die aarde, nederige ou. Hy kom van Klerksdorp af en hy het Kruivenweek rugby gespeel en maak al grappe van skool af en hy was in finansies, ek op 'n stadium het hy met tires, car tires met renewable energy te doen gehad en toe die comedy ding net so uit hom uit, dit was net gebore op 'n ongelooflike spontane amazing manier. Ongelooflik, hierdie ou is regtig amazing. Ons praat van die extension van die lockdown af tot waar hy nou is en al die goed waarmee hy nou besig is. Hy het sy rug gebreek op 'n stadium en al 5 karre ook afgeskryf. Kyk, hierdie ou het 'n storie. Ongelooflike mens, ongelooflike storie. Geniet hierdie episode met Rikus de Beer, aka Radio Raps. Yes, ek weet gaan my video aansit. Daar is ons nou. Yes! As hy. Hoe lyk dit? Man. Dit lyk man. Het lyk, hè? 2 weke, nog 2 weke. Ja. Ag ek het dit verwag, maar hy het uitgehoop, hè. Dis soos wanneer jy weet as jy National Geographic kyk en jy sien die bokkie hardloop voor en jy soos go man, go en jy fucking weet. Jy weet wat gebeur. Dis moeilik. Daai is 'n fucking goeie. Daai is 'n goeie. Maar is nog steeds erg as jy dit sien. Ja, dis hier. Hy's kak, hy's sterk. En na die tyd dan sê sy, dis selfs soos toe as jy weet 'n swak span teen die All Blacks speel, jy so come on man, maar jy sê fuck, wat jy verwag. Dis die ding. Ek Namibia. het actually vandag Engeland se highlights gecheck in die World Cup game, die semifinaal teen Nieu-Seeland. Ja. Wat is die semi vir quarters? Ek kan nie onthou nie. Semi. Maar ek het so gevoel in die begin. Ek gedog Jesus Engeland speel so goed, maar hulle gaan definitief verloor. Ek het heel game so gevoel. Ja, dit is Dis is ek elke liewe keer as Namibia ooit rugby speel, halftyd bel ek my pa, dat ek soos, "Dad, kyk jy, dis mal. Namibia gaan dit maak. Hulle is nog net met so 10 punte agter. Comeback." Ja. Dit is 'n fuck show. Anyways, julle is albei die eerste keer wat julle ontmoet. Rikus, fuck, dankie. Ek weet jy's crazy besig. Ek het myself immerse. Ek gaan ons so baie goed uitkom. Yes, maar ek en my meisie en Neil is al so lank. Dit klink so lame en cheesy om te ons fans van jou fuck. Ek voel net soos, dude, ek love jou goed so baie. Thanks man. Nee, Ek waardeer. ons gaan oor al goed praat, maar het julle nou eens vir Cyril gekyk? Die man kan 'n speech maak, hè? Kyk, obviously jy moet maar net kan lees. Al die ouens het maar professionele mense wat mooi op 'n prompter sit. So jy moet maar net volg, jou oogies op maar net. Dis hoekom ou jy net jou tempo hou. Jy moet net seker wees jy lees reg. En as al vlieg sit, moet jy net hoop is nie 'n komma nie. Dis die kak. En dan so gaan jy maar aan. Dis wat kan jy doen? Dis crazy. Ek weet nie wat dis shocking. Ek weet net nie hoe gaan die ekonomie dit hou nie, maar fuck, almal is dan ewe groot kak. So dis wat dit is. Almal is nie. Dis ja. Dis maar net met sy optimism. Ek wil voel, yes, die man se gravitas, die man se comfort. Die fucking hy lees so goed. Hy het dit wat ook al, maar dan sê ek na tyd, o shit, dis nog tyd dat ek nie kan werk nie, wat ek my debit orders gaan moet uitfigure. Maar anyways. Ja, dis 'n fuck show. Maar almal, soos ek sê, gelukkig die ding is almal is in dit. Dis kan nie dis half 'n ego ding. Jy weet meeste van die ouens gewoonlik as jy iets begin en dit vou, is dit so 'n bietjie fuck, wat gaan die mense sê? Nou is dit soos wel hulle kan fokkel sê want almal vou. So ek weet dit is wat dit is. Maar dit is chom dis nou
weer eens, ek het gesien toe dit nou begin terwyl hy speech, toe begin die jokes deurkom, een vir een. So ouens gaan nou maar met man up en dis nou maar waar dit gaan taal wees en is nou iemand moet nou verantwoordelikheid vat en dit interesting times. Wat sê jy, Neil? Ja, ons is forceer om spanwerk te doen. Ons land vir die eerste keer in 'n lang tyd. Dit is interessant. Gaan jou werk, Neil? Ja, ons kan van die huis af werk, maar ons het nog steeds office-based servers en goed. So ek gaan nou ons probeer register môre as 'n essential service. Ek gaan maar kyk hoe dit gaan. Ja, dit klink my al proses daar. So Neil se prokureur. Ja, go. Ek dink 'n prokureursfirma is pretty much so ver weg van die essential service as wat jy kry. Dis nie essential service op 'n gewone dag nie. So. Ek weet jy sê ek het twee goed. Een is die pub in die restaurant en dan die fucking praat en kak vir 'n lewe. So ek is in my moed. Daar's nie opsies nie. Ek het actually gewonder hoe dit met die pub gaan. Is die pub obviously nou toe heeltemal? Ja, hy's toe. Jy kan niks doen nie. Jy kan nie ek moes jy het in die helfte van die maand toegemaak. Ek meen jy begin eers jou draai en jy maak daar's nul. Dis 'n kwessie van ek weet nie, maar ek het actually 'n podcast ek gaan doen my ander pel Uri Groe, ek weet nie of jy hom ken nie. Van Billy. Ek het nog geluister. By Uri Groe, hy's baie op die TV. Hy's groot pel van my, so op koshuis en my HK gewees. Ek het actually 'n podcast so oor die naweek saam met hom dat ek wil hom jy weet legally wat doen 'n ou? Ek meen niemand kan jou sekerlik geen kontrak is nou en force majeure vibe. Ek meen wat nou? Wat is jou opsie? Hoe werk dit? Dis nogal interessante tye wat nou voor gaan lê want ek meen good luck suing someone and good luck getting a new customer for that matter. So ja, ek meen ons moes actually baie opinies nou skryf in die laaste week en is nie vir ons ook. Ek meen dis die eerste keer wat daar so iets gebeur. So ek meen spesifiek oor versekering en oor force majeure en wat dit beteken en wat dit als cover. Maar jy kan imagine 'n versekeringsmaatskappy spring ook na alle kante rond. Want hulle is net so diep in die kak. Almal gaan met tyd hulle skouers op. Ek meen die versekeringsmaatskappy kry nie die premies in nie, want die companies kan nie betaal nie en dis 'n hele snowball ding. Ja, dis crazy. So anyway, kom ons praat oor lekker dinge. Ons gaan praat oor lekker dinge ook. Ek dink ons gaan nie. Dis ek probeer ek self so lank vir myself verander obstacles and opportunity. For all obstacles and opportunities. Jy moet maar dit is 100% reg. Dit is al wat ou nou kan doen en dit is wat ek bedoel met almal het nou 'n verantwoordelikheid. Ek dink vir almal soos julle ouens ook wat ek dink almal op buite is dis die skeer kyk een ding is verseker die wêreld gaan verander en social media gaan verander. Social media gaan 'n beer word en jy weet online gaan 'n beer word en konvensionele media gaan bietjie dink ek gaan of moet adapt of wat ook al. Maar almal wat nou op hierdie stadium ek het nou gesit en gekyk mense se Instagrams en kyk ek verstaan nie lekker Instagram en so nie maar ek try maar met die Facebook is al daai goed ontplof. Mense nogal hulle paniek. Almal wat in die bedryf is en vir almal sit net weer kak uit en dis my broodjie en dis ek kyk die stories, Instagram stories dit lyk soos 'n nuwe leerbeursie, daai klomp stitches. Dis net fucking stories. Dis chaos. En ek dink is bietjie 'n manier van paniek want ons dink nou almal shit, ons moet relevant bly en wat nou want jy kan nie show nie, jy kan nie en jy paniek, maar die teenoorgestelde is ook waar. Content gaan nou koning draai en enige manier van content, maar daar's ook 'n verantwoordelikheid op almal wat 'n stem het en wat 'n following het en iets sal uitsit want mense ek het gister of eergister oor gepraat. As jy iets soek, gaan jy dit kry. En as jy nou op 'n bad space is en jy soos jy scroll en soos wat jy en jy sit die verkeerde vibe op buite of wat ook al, dit kan 'n groot fok op uitdraai weer want ek dink daar is wel die fisies obviously die siekte is 'n fisiese aspek, daar was die finansiële aspek, maar die emosionele aspek hiervan ook. Jy weet depressie en al daai tipe klas van kak is nou reël en 'n ou moet nou baie mooi sit as jy mooi sit en dink wat sit jy uit? Wat is die effek daarvan? Want ons praat altyd oor ek praat baie van as ek besigheid of enigiets praat, enige iets is 'n emotional driver, enige sel. Ek meen
jy koop iets, kyk jy het dit nou gesien met die COVID storie. As jy bang is of paniek, jy koop kaakpapier, jy koop enige ding. As jy jy weet ander goed ook, maar 'n ou moet nou as jy jou kaarte nou gaan mooi regspeel en goed en jy moet pas op wat jy uitsit nou. En daar's groot verantwoordelikheid op almal nou. Jy moenie nou gaan en kyk oor die likes en oor hoe die ding perform. Jy moet nou kyk wat jy uitsit want dit raak mense se lewens. Ek het nou gesien met goed wat ek doen. Ek draai my lig hou. En as ek iets uitsit, dis nou fucking overwhelming. Die comeback, ouens wat jy personal messages stuur en e-mails en goed wat sê, yes chom, ja, dankie, ek voel beter, jy weet ek stuur 'n kaktyd en goed. Dis heavy. Yes, maar daar's so baie avenues wat ek nou wil vat met hierdie conversation. Neil, ek het laas met die Zoom call, ek so baie gepraat, jy moet asseblief my net stil maak en want ek het by the way, ek het voor ons so episode doen, dan skryf ek en Neil, ons wil maar net prepare wees, so ek skryf so 'n paar goed neer. Ek check anyway jou goed so ek weet dan wat aangaan. Ja. Maar ek dink ek gaan ooit een keer kyk na enige van my vrae nie. Ek het so gevoel ons gaan net Ek dink ook so nee, ja. Ja, ons gaan net flow, maar hoorie is jy hoef nie name te noem nie, maar ek sommer nou geïnteresseerd want ek hoor wat jy sê en as jy nou bedoel jy soos mense wat goed post en dan is dit dalk ek's baie geïnteresseerd wat jy bedoel in terme van bedoel jy soos die knock-on effect van wat hulle post dat mense dalk soos negatiewe goed wat hulle post dat mense negatief kan beïnvloed omdat hulle dalk selfish is in daai oomblik. Bedoel jy daai tipe van ding? Ek dink dis deel van dit. Ek dink dit baie mense moet nou mooi sit en of almal van ons actually, Chom, ek meen jy moet as jy 'n stem het en almal ek haat mos ek dink ek het al gechat ek haat die woord artist. Ek is 'n entertainer. My werk is om te Ja. Ek verkoop escapism of dit nou my bar is of dit nou op 'n video is of dit 'n liedjie is of wat ook al. Ek verkoop escapism en op hierdie stadium dink ek 'n ou moet net mooi gaan kyk. Jy moenie paniek nie. Dis basies al wat ek wil sê want ek sit ook nou hier en kyk en sodra jy kyk, ek weet in my agterkop, soos ons nou net gesê het, ons weet it's coming. En soos dit gebeur en soos dit kom, jy raak benoud, jy paniek en ons moet heel goed deur jou kop gaan. Maar ons het dit in die begin ook gesien van die lockdown. Die eerste feed op almal hardloop rond en jokes loop en almal is paranoid en dan raak jy begin stagneer en jy raak so half kalm en jy sê okay, wel dit is 'n reality skop half in. Maar wat ek bedoel is jy moet regtig mooi gaan kyk. Die spreekwoordelike wag vir jou mond moet jy uitsit en mooi kyk wat jy doen want hang af wat se tipe content jy uitsit. Jy sien dit altyd en baie van die ouens is skuldig oor hulle kry op die following en hulle kry die traction maar dis vir die verkeerde rede. As jy ding gaan uitsit en dis iets wat heimwee en dis negatief of verstaan jy kan 'n moerse views kry of moerse reaction kry op 'n ding, maar dan is dit nou iets negatief en dit gaan oor die dood en ek het iemand afgeskryf en sulke goed. En ek dink nie dis nou die tyd nie. Nou moet jy juis die ouens, jy moet twee goed doen. Jy moet die ouens inlig, jy moet die ouens emosioneel en intellektueel probeer laat opbou en sterk bou en hom strategies te laat dink van wat sien na. En dan die ander ding is jy moet hulle laat probeer vergeet. Dis my job. Ek moet nou mense en dis nou my calling en dis nou waar my purpose inkom nou. Ek moet nou alles doen om in hierdie tyd mense te laat vergeet en te laat jy weet net laat beter voel deur die dag. 'n Bietjie net al is dit 'n grin, al is dit 'n kwessie van 'n okay, dis belangrik. Dit is wat ek nou moet doen. En julle daai selfe rol wat julle nou doen. En laat hoe ander mense dit hoor in die tipe boodskap want 'n ou kan nou maklik gaan en gaan dink vir jouself. Jy kan nou 'n ding vat en dis maklik oor hoeveel mense. Ek sit nou eendag gaan kyk ek die lockdown en dit is maar my ding oor persepsie. Dis nou onlangs eers wat hulle sê hoeveel mense recover. Dis ongelooflik hoe gefokus word op hoeveel is siek en hoeveel is dood. En hulle sê ook van die wat dood is. Ja. Nee, niemand sê soos by the way, daar's 20,000 dood. Ag, volgens 20,000 recover. Dan's almal soos okay, maar wie dink gaan die syfers nou. Okay, daar's 18 nou dood. Dis elke lewe is belangrik, obviously. Dis nie wat ek sê nie, maar daar is positief. Dit is nie 'n death sentence wat jy kry nie. Maar ons fokus op, ons investeer op en dit is wat die media doen. Ek sit en kyk die konvensionele media nou die NCA wat ek sê gister op my een show of Woensdag. Ja, dit was klink so wrestling. Ja. NCAA champion. Ek ken jou. Ek was met jou beste vriend Cliffy was wel buddy is van my ook. Ja. Maar my punt is
Nou kyk jy die nuus, né? En nou begin die mense, hulle soek die persoon uit daar op die straat wat die most miserableste lyk, wat in 'n bad space is. Jy kan sien daai persoon is emosioneel en in 'n bad. Nou druk hulle die maak in die ou se gesig en nou moet die ou daar praat en sy hart uit sê. Ek dink ek weet nie, ek dink dis sensasie. En ek dink counterproductive, ja. Presies wat en ek dink dis wat ek bedoel, Pietie, wat ek probeer sê is ek dink 'n ou moet jy het 'n verantwoordelikheid nou. Jy's in 'n rol gesit en almal van ons love lime en ons love dit is lekker om iemand jou herken of famous is of wat ook al. Almal love daai deel. Almal love dit as jy verskil maak, almal sê good job. Maar nou dis moeilik om want ek kan nou, soos ek sê, 'n negatiewe ding gaan uitsit en praat oor die dode en dit gaan 'n fucking miljoen views kry. Maar wat wil ek hê? Wat gaan ek bereik? Verstaan jy? So ek dink dis interesting times en dit gaan 'n klomp brands gaan bou, 'n klomp brands gaan vou. Ja. En dit is maar net die lewe. Onder pressure kom 'n ou se karakter deur en wys 'n ou jou intensie. So dit gaan interessant wees. Baie. Neil? Ek dink veral met komediante. Julle is in 'n baie unieke wat sou ek sê posisie op die oomblik om soos jy sê om mense bietjie van die realiteit af just give us some sort of respite. So ek het vandag daai video gekyk van jou wat sing. Jesus. Ek en my vrou. Dis net wat soos jy nou sê, al is dit net vir 5 minute wat jy gaan hierdie is belaglik snaaks. Dis 5 minute wat jy nie dink aan al die nonsens wat in die land aangaan. Dis great. Yeah, exactly. En die realism, verstaan? En wat ek doen met my comedy, ek haat eintlik current topics. Ek hou nie van politiek in my comedy nie. Ek hou nie van want jy kan vir my persoonlik, ek dink dis lui. Ek dink jy kan die nuus vat dit bietjie. Ja. Dan 2-3 goed by 'n nuus tweak en dis fucking belaglik. Want dit is so absurd. Nou, ek fokus op die menslikheid en die feit dat as jy kan verstaan dat jou buurman gaan jy dieselfde kak as jy nou. Dis waar comedy in lê, want as ek stand-up doen en ek praat en ek sien 'n man en vrou sit in die gehoor en dit pomp mekaar en die ou sê vir hom, dis jy. Dan weet ek dit werk. Dan weet jy slaan nie kak. Dis relatable. En ek dink dit is waarop ek fokus in hierdie tyd. As jy in 'n depressiewe space is, jy is in 'n bad plek in jou lewe, jy's nie nou alleen nie, chom. Almal voel so. En net om dit te kan weet en want dis hoekom mense lag. Dis hoekom hulle lag want dis relatable, jy lag vir die waarheid. So veral jy's baie reg. Komediante het nou juis 'n punt om in 'n belangrike rol om te speel nou, maar ook dis 'n fin dun lyn. Dit moet 'n positiewe produktiewe les hê. Maar Rikus, ek weet ek en jy het nou so 1 of 2 keer, so 2 of 3 keer mekaar raak gesels en ek het so lekker met jou connect daar by Jonas, nê, by Media Farm en weet jy, ek het dinge net vir daar gesê, maar ek het nog nie actually so vir Neil gesê nie, maar ek dink iets my dis ons praat lekker eerlik hier so ek bedoel, so hier is nie om te gush of net wat ook al nie, maar wat vir my so cool is ek dink daar's baie comedians en baie entertainers en prokureurs en jy weet rekenmeesters en al die tipe van goed, maar ek dink iets wat vir my nog altyd baie cool was van jou humor is dat ek nog altyd gevoel die onderbou daarvan en jy sê dit nooit nie, mense voel dit aan. Almal dis amper soos 'n intuïtiewe ding, ek wou amper sê collective intelligence kan mens aanvoel. Jou onderbou is positief. Jou onderbou is opbouend. Jou onderbou is nooit om iemand actually jou onderbou is nooit om te verkleineer nie. Mens gee nie om selfs al pseudo kamstig verkleineer jy iemand nou op die radio rap show en jy vra, is jy tog nog steeds eintlik besig om jouself te laat, jy weet, opstuur en om eintlik vir almal 'n bietjie beter te laat voel. Ek hou myself uit, John. Ek lag vir myself en ek hou myself uit. En onthou, daar's 'n groot verskil tussen kyk jy kry baie maniere, dis wat baie mense nie verstaan nie. Daar's verskillende maniere van comedy. Jy kry jou one-liners wat daai tipe goed, dis 'n kort vinnige punch, dan kry jy jou storieverteller wat ek is meer in daai klas en maar jy kry nog steeds verskillende topics. Jy kry die politikus wat satiries kommentaar lewer op iets, dan kry jy jou shock comedy wat jy lag maar jy so kan nie eintlik dit. Ja. Dan jy kry dit ook. So ek het altyd my filosofie is dit Salas het altyd vir my gesê, Salas die Jager, ding is net snaaks as dit waar is. En
dis hoekom elke goeie comedy is 'n backbone story, is 'n storie van progressie, is 'n storie van groei, is reël. Verstaan jy? Ek gebruik altyd die voorbeeld hoekom as 'n ou lag in die kerk. Jy lag daar in moersnoks, jy weet jy mag nie lag nie. Maar ook reality happens. Iemand val of 'n tannie gly of wat ook al, dan sit jy daar en as die situasie ernstig is of die topik is ernstig, is dit makliker om die humor uit te trek. Maar weer eens, daar's 'n verantwoordelikheid en daar's 'n lyn. En weer eens vir party ouens is dit kyk jy moet onthou elke ou se eie mark en elke ou se eie styl en sy eie following. Jy kan nie dis horses for courses, maar ek dink net in 'n tyd soos hierdie is dit crucial dat almal jy het 'n verantwoordelikheid en wie jou audience ook al is. My audience is nie dieselfde as die ander comedians se audience nie, maar dis nie my verantwoordelikheid om sy audience happy te hou nie. Dis sy fucking verantwoordelikheid. Ek het my mense en my mense wat my goed kyk en so as ek weet daar's oë op my goed en ek kan jou laat lag en goed voel en sê ag weet dis alright. Dit is okay. Ek weet môre lag ons weer oor iets anders of het jy hierdie gesien of stuur dit aan. Dis jou verantwoordelikheid, maar jy's 100% reg. Ek probeer altyd aan die einde van die dag. Dit moenie 'n fuck show wees nie. Dit alles moet 'n halwe 'n doel hê. Dit moet 'n purpose hê wat jy sê en waaroor jy lag. Ja. Ja, is interessant wat jy sê van die realness of van, want dis ek het van die begin af en as ek net praat van die begin, dan praat ek van daai voice notes wat viral gegaan het van jou aan die begin. Ja. Van daai tyd af het ek al gedink, yes, dit is jou comedy is effortless. Ek dink is omdat jy net inherent snaaks is en omdat ek is 'n groot fan van stand-up. Ek kyk my hele lewe lank al stand-up en ek ken pretty much elke stand-up comedian. Wel, nie almal nie, maar ek weet nog ons baie daarvan. Ek dink jy het 'n amazing jy het my destyds nog aan The Office way back voor almal enigiemand daar gepraat het, jy my daarin voorgestel nie. Ek weet like comedy, jy's 'n prokureur, maar jy kon net sowel op die Office skryfspan gewees het of whatever, jy weet. Well, keep on going. Maar wat ek wil sê is party comedy, soos jy nou sê, party komediante is dit meer forced comedy, soos Jimmy Carr se one-liners voel van 'n forced comedy, ek voel dit wat al serieus is. Right, ek weet dit is nog net snaaks, ek vind dit nog steeds snaaks. Great. Maar met jou van die begin af is dit so half jy dit is 'n storie wat jy vertel, maar die comedy wat saam met die storie gaan is beter as die punchline. Ja, you know. Dit gaan nie oor die punchline, dit gaan oor die storie. Presies, ja. Dis is Tonna comedy ook destyds gewees. Dit gaan oor die storie en maar ek het vir gesê ek wil baie graag by jou uitvind hoe dit alles gebeur het, wat jy daai tyd gedoen het. Want ek weet toe daai voice notes viral gaan, ek weet jy het obviously nie verwag dit gaan gebeur nie. Ek neem aan maar kom ons praat oor spesifieke voice notes. Ek dink was die gym ene, dis of die gym ene of die golf ene wat totally viral. Wel altyd was die eerste viral golf. Ag, die eerste viral voice note. Ja. Ek het actually van die gym af gekom, ek sê nooit om jy moet 'n bietjie van my geskiedenis moet verstaan om te verstaan waar dit vandaan kom ek. Ja, asseblief deel met my. Ek het van heel vandag toe, ek sê toe, weet jy dat hy moes so goeie rugby gespeel het en 'n frats ongeluk was. Ek dink dit was jy kan maar go. Jy hoef nie jy kan gaan waartoe jy wil. Ons geniet dit to go net. Dit is 'n backstory te gee van waar die voice notes actually vandaan kom, want ek het actually 'n wack story. As ek die hele storie moet vertel, gaan ons 4 aande hier sit. In detail. Maar jy kan hom spark notes of jy kan som dit op waarvoor jy lus is. Ja, notes, vinnige notes. Ek was 'n klas op skool en ek het lekker rugby gespeel op skool. Ek het staan 5 kry gespeel, ek het staan 9 kry gespeel, ek het matriek kry gespeel. En toe sê ek haker. Ek was haker gewees. Okay. Ja, toe ek RAI toe en ons het daar by die jong leeu's-groepie begin en al daai tipe goed en in 'n frats ongeluk in my eerste jaar het ek my rug gebreek. So ongeluk. Nee, ons het fisies op die rugby ongeluk. Ons het gespeel en wow. Ja, dit was nogal 'n baie groot frats en ek het vir 'n hele lang ruk nie gevoel gehad in my onderdeel van my lyf en een oggend 5 uur toe spike dit net en dis seer en ek het spasmas gehad. Dit was 'n pokkel. En die dokters het gesê jy gaan dalk nie kan loop nie. Wel, hulle het gesê ons moet kyk en wag, maar die gevoel het teruggekom, dankie tog. En toe moes ek toe nou my comeback maak, maar intussen is ek toe nou op drom in die koshuis op RAI en vir die eerste keer in my lewe het begin deelneem aan SER en sulke goed en nooit geweet ek kan nie. Ek het altyd 'n rugby ou en baie frustreerd want jy op skool het jy gegroei, jy gaan hierdie
jy gaan so rugby speel en elke ou gewoop ons 'n springbok. Dis mos wat vir jou. Ja. Jy glo dit mos. En kom jy aan en elke uit mos hierdie storie. Kyk, dit is nie vir my knie gewas nie. Dis dit nie vir hierdie was nie. Ek het gemaak. Ek dink ek sou dit maak. Ek weet daar's 'n klomp ouens wat ek weet in die era van Adrian Strauss en Bismarck Du Plessis en daai manne ek sou 'n bietjie gesukkel het vir bok te word. Ag jy is hulle opgefok het. Adrian is actually my buurman. Hy bly net hier oor Rarig. Ja, is nogal funny. Ja, ons is actually lekker pelle nou. En in elk geval, ek moes 'n comeback maak, ek het gewag. Obviously dokters gesê ek moenie en derde vierde opinie het gesê as ons jou sterk genoeg kry en jou rug en goed sterk genoeg kry sal jy dit kan maak en ek het verskriklik gegym en verskriklike allerlei goed ingespuit en allerlei swellingmiddels en goed en ek was massive, ek was op 'n stadium enorm, maar kon net nooit nie. Toe was ek weer te swaar, ek was te groot en dit het net ek kon nie speel nie en baie frustreerd. Ek het nie geweet wat's my purpose nie. Gedink wat nou? Jy's 'n ouetjie gegee op 'n rugby geleentheid nou wat nou? En myself maar sosiaal begin net jy weet laat gaan en te veel gesyp heeltemal. Ek dink as ek rand kon kry vir elke brandewyn special wat ek gedrink het op varsity. Dit het ek ook nou gedoen. Ek bydra tot die solidarity. Ek ook 'n paar biljoen gegee, maar in elk Maar sê geval. gou, wat het jy geswat toe? Ek was nou week om entrepreneurskap. Okay. Ek het op 'n stadium geswitch LLB toe, maar ek het toe teruggegaan want ek het toe besef ek gaan nie kan praat in die hof. Ek gaan meeste van die tyd in kantoor sit en net soos papierwerk doen. Dus ek sê fuck dit. As jy wel praat in die hof, so ek fok vir jou geluister het. Ek het te veel fiks kyk. Wel en langs toe ek maar baie connected, baie van my pelle was juniors daai tyd, was by die Leeu's gewees en goed. Willem Albert, John Duitsel, Gerard Monster het actually ek toe ek staat 9 was van my kruinig gespeel. So langs toe die kort, ek was toe nou na waarsity baie rondgeflout en is weer eens frustreerd. Ek het net gewag om by die werk weg te kom te sit, 'n paar draads, 'n paar brandewyne te kap. En net nie geweet waartoe gaan ek nie. Heeltyd ongelukkig. Maar nog steeds deel van hierdie WhatsApp groepies en gewees van hierdie pelle van ons wat almal aan die rugby vibe is. En op 'n stadium het ek 1 jaar ek onthou ek was toe ek weggegaan en ek het begin in die finansiële wêreld werk. Ek het was 'n polismuis. Ek het actually finansiële adviseur gewees. En ek het eendag ek het altyd gesê, jy weet, ek wens ek kan my eie ding doen. Ek is nog steeds gatvol en ek het 'n moeë hoë heat rate gehad. Ek hoef nie baie mense te gesien het nie. As ek die ouens gesien het ek hulle gesign. So ek was maar net rondgeflout om dit te kan doen. Verwek. en het ek siek geword, baie siek. Voor dit is ek toe nou rof. Ek het baie wille rebeljare gehad en 4 karre afgeskryf en eintlik tot date 5 karre afgeskryf. So ek weet nie hoe meer seker as sense in my life. En toe het ek baie siek geraak. Ek het griep gekry. En dit het my hart aangetas en ek het net jy weet ek het nie opgehou nie want ons word ons groot gemaak met die weet loop dit uit, jy weet. En ek het nie. Ek het maar aanhou party en oefen nog en lekker gym en alles en toe ek kry toe kardiomeopatie vir groot hart. En ek was baie siek. Ek was actually 3-4 weke in ICU die eerste keer en hulle het my kom groet. Hulle het gesê ek gaan dit maak en my ma is my goed, my pelle daar die gang afgestaan en dit was 'n lang lelike storie en ek het net daai en ek kan nooit vergeet het my gesê jy gaan dit maak en ek het half my moed gestrip. Ek het gesê maar watch my. En almal het gesê dis goed, baie mooi, baie positief, baie mooi, hoor. Maar die eerste stap. Ja, jy kan sien dat raai sommer gaan hulle so. Ja, baie mooi, shame. En ek het net my moer gepluk. Almal vra of my was dit 'n moer se religion experience of het jy 'n lig gesien? Ek het fisies letterlik my moer gepluk en gesê, "Fok julle, watch my." En ek het ek is al uit. En toe het ek besluit ek het intussen baie navorsing gedoen oor renewable energy en ek het toe op die ou ek gaan dit baie fast trek. En voor dit en ek het toe uitgekom op 'n pyrolyse. Dis die proses waar jy is basies verbranding sonder suurstof. So jy smoor en as jy daai gasse dan afkom, ons het spesifiek gekyk na tyres. Dis maar 'n renewable energy projek. En ek het toe daar uitkom het ek die besigheidsplan gebou vir dit en bladsy vir bladsy en meeting vir meeting ouens gaan sien en gesê hier's die technology, hier's die ding, hier's die besigheidsplan lyk. Ek sal dit dran, ek het die ouens gekontak. Fuck, jy wys nou vir my ding. Okay. Ek gaan die ding
Hy het gesê ek het gesê ek sal die ding doen en hier by die 12, ek dink die 13 of 12 tot 13 in Wester wat ek sien by toe. En maar voor dit het ek besluit ek gaan nou lewe op my terme. Ek meen ek het nou wat mense sê altyd nee, maar jy het net een lewe. Ek het toe dan besluit wel ek het nou myne gehad. Ek het nou al my karre afgeskryf wat ek kan. Ek is nou al hier in die hospitaal ek gegroet en ek is nog steeds hier. So ek gaan nou lewe op my lewe. Ek het my werk gekwit en ek het voluit in daai tire ding ingegaan en die investors het gebyt, maar nog steeds is ek ongelukkig. Ek het nie gevoel ek was my eie baas nou, wel ek het amper niks aandele gehad nie omdat ek nie kapitaal gehad het om tafel toe te bring. Ek moes maar die ding manage en ek het die plan gehad, maar ek het amper al aandele gehad, maar ek het gesien as die begin van my eie padstap. Het jy dan salaris getrek daardie? Ja, nee, ek het salaris getrek en eventually as jy goed en nou terugbetaal as wat ook al kon ons dan nou jy weet shares dan begin uitbetaal en goed. Maar die ding was maar my brainchild, maar ek het so ongelukkig. Jy daar al rode gesit in die industriële area en tussen die rotte en die tyres en ek het gedink wat doen ek? Ek is nou my eie baas, maar ek is nog steeds nie happy nie. En terwyl ek in hierdie situasie was, het ek so my pelle, dit was my hobby. Ek het so gesit en ek het so die voice notes gevat en dan op hierdie groepe waar Willem Alberts hulle en al my pelle was en al die mense was, het ek voice note gemaak in die oggende, Saterdagoggend, almal wat in daai tyd lekker babbelas, of ek ten minste, en dan sit ek daar en dan het ek nou gesê, welkom by Radio Raps, en vandag, en dan het ek hulle so geëntertain, en elke Saterdag, dan sê hulle, wanneer is dit nou weer, waar is Radio Raps? Mag hulle jou bel. Sorry, ek ben gestop daar, Radio Raps, waar kom daai naam vandaan? Is dit iets wat jy opgemaak het? In die oomblik, ek het net gesê, welkom by Radio Raps, in the moment. En Yes, this is amazing. En ek het eendag letterlik gaan gym. Ek het gaan gym in dit was in Pretoria. En ek het gery en by die gym het ek my gebreek. Want daar was 2 manne wat die plek afgebreek het, maar hulle het mekaar gemotiveer. Come on man, gooi die weights en skree en fucking He-Man oomblikke, dit was great. En ek het gesit en giggel. Ek was so dik van die lag, ek kon nie oefen nie. En op pad terug huis toe, die original klip kan jy hoor, ek ry in die kar, my flikker gaan aan, ek draai en jy hoor die stuurwiel gedraai en beweeg en ek doen die voice note toe van die gym etiket ding en die ou wat toe nou inbel op die radio en toe ek sy naam noem, toe weet ek is Afrikaanse ou van die Oosrand en ek vind van 'n rede het ek hierdie persepsie gehad, al die Afrikaanse ouens van die Oosrand het Afrikaanse van maar Engelse name, almal is soos Michael de Toy of Jason en toe letterlik, toe sê ou wat inbel is Jonathan en toe stiekem en dit was die ding. En toe het ek 'n voice note of 2 daarna gemaak. Ek het eendag by 'n kroeg gestaan. Dit was nog by daar's 'n kroeg. Wat is die plek? Is daar in daai market in Joburg. Neighborhoods market. Daar's so 'n ou kroeg oorkant Kitcheners. Yes. Ek het in die Kitcheners gestaan. Ek sal dit nooit vergeet en ons het daar was net so een TV'tjie mos. En ek het rugby gekyk, het was nog Craven week of iets gewees, en ek het so gekyk, en ons het die game, maar moes 'n nice ouer langs my gestaan, en hy het my gesê, het jy al hierdie kaak gehoor, en hy speel toe vir my voice note, en ek sê toe vir hom, Chom, jy gaan my gewoon maar as ek, en hy kyk so, hy gaan net so, sure buddy, sure. En ek dog toe, fuck dit, ek gaan 'n video maak, en my pel het sy foon gevat, my Stefan Nel is groot pel, maar hy bly nou in Amerika, hy het sy foon gevat, dwarsgehou, en ek het daar gestaan, en die eerste braai video gemaak en Facebook page begin en dis nou die rest is toe begin het. Die rest is history, maar ek wil gou vir vra die gym video, was dit alles off the cuff, niks rehearsed nie, net die gym voice note, net in jou kar dit gery. A tot Z, net so gesê. Een take. That is incredible. Ons glo nie baie in iets of jy sê by ons by Jonas, as daar nie 'n sound error of 'n ding is, content wise, ons glo nie in 2 takes nie. Ek hou nie daarvan. Ek dink jy gaan en ek dink dis veral as ons chat bolskie, dis so lekker want kyk ons lag so vir mekaar actually, dis 'n fokol. Maar en ons wys die lag in die kat. Ons wys die lag in die kat want dis real, want dis regtig wat gebeur want ek weet nie en Potty weet nie wat gaan ek sien en ek weet nie wat die fok ek gaan sien nie. En Elna, die slimste een van ons al drie is Elma en sy dis 'n great tyd. Sê ek mis hulle nogal. Nee, maar dis amazing. Ek kan onthou dat ek destyds hoor en ek het dit 'n paar keer geluister en dit self geanalyseer en gedink, "Jesus, dit is brilliant." Dink ek myself, iemand het dit obviously gesit en skryf en want dit gaan van fase na fase en verskillende topics. Dink ek myself, obviously iemand het op 'n manier gerehearse geskryf en dit ordentlik beplan en dit gedoen. Om dit te hoor dat dit alles off the cuff was is
totally mind-boggling. Ek dink Dis amazing. Ek sê genuine, ek dink daai is 'n massive gift. Want jy kan definitief comedy, jy kan dit skryf, jy kan dit rehearse, daar's obviously al daai goed. Maar daai kom uit 'n amazing intuïtiewe waarnemingsvermoë uit. Wat jy regtig goed raak sien en jy share dit net so suiwer soos dit uit jou uitkom. En nou wil ek actually teruggaan. Net gou, ons kan nou weer hier inplug, maar ek is moeë so geïnteresseerd. Hoe was jy op skool? Was jy nog altyd so? Was jy die funny ou in die klas? Was jy pelle met almal? Verstaan jy wat ek vra? Ja, nee, ek moet sê ek was lekker besig op skool. Ek was maar stout en pranks speel en is actually die funny ding. Ek was baie lief vir grappies maak en pranks maak en dit was 'n interessante storie. Ek het eendag my maale geprank. Hulle het 'n klein groepie gehad en ek het teruggekom. Ek het toen al besig met wat ek doen en ek was nou in die comedy en professioneel vir 'n rukkie. Ek het gaan kuier terug in Klerksdorp en die oom wat daar was, hulle het ook 'n klein groepie gehad, die kerkgroepie en hy het nogal gesê hy lag want hy onthou 'n storie toe ek op skool was. En hy lag nou en hy sê dis ironies en ek gaan toe wat is die storie? Ek verstaan nie wat sy vibe nie. En hy sê hy onthou op skool hulle tee maak en goed en ek gaan toe en ek sê okay, ek sal help en ek maak vir hulle tee. Ek het so laagie wat ek op die suiker gooi. En nou sit ek die ding aan neer en toe hulle nou die suikertjie vat, hulle kyk nogal so en ja, dit is so en dis net fucking skyf met koffie en kop. En ek speel dit net stupid en ek is soos maar hoekom is dit altyd my pa kyk en ek sê maar hoekom is dit altyd ek? Hoekom wie sê dis nie my sussie nie? Wat sê waar? En hy jaag my weg en die oom sê toe 'n ding en ek bly vir alle verskonings gooi my pa soos gaan hy kom toe. Wat nou kom toe. En ek loop net so en soos ek loop, toe sê die oom hy sal nooit vergeet nie. Toe sê hy vir my pa, onthou jy wat jy vir hom gesê het? En my pa sê toe nee en toe herhaal dit, toe onthou ek dit ook. Toe sê hy want my pa trap my toe uit en toe ek my klomp kak kom. Toe sê my pa vir my, ek wens net jy wil op 'n kak praat, dit gaan jou nêrens in die lewe bring nie. En vandag Amazing. Ek vandag op 'n kak praat het ek moeilikheid. Toe om jou vraag te beantwoord, ek het dit gelike. Ek was lekker besig op skool, en dit is maar spansporte en goed, jy weet. Ons was 'n groot klomp, ek's baie bevoorreg. Ek het nou reg stuk en praat met iemand sê as ek moet sit en dink, ek het regtig so groot groep goeie mense in my lewe en goeie vriende, jy weet, wat my ground. Ek meen ons is as jy 'n swak selfbeeld het in ons groepies en tussen ons pelle is jy en jou moeder, want hulle kan nie wag om mekaar uit te haal en mekaar, jy weet, en dis ek love it. Dit hou 'n ou op jou tone en dit hou jou grounded en nee, ek is baie bevoorreg met betref. So om jou vraag te antwoord, ja, ek was nogal besig altyd aan die gang. Okay, en toe van die voice notes, van die voice notes het dit gegaan na wat was die eerste video? Was dit 'n braai video gewees? Wat eintlik gebeur, dit was 'n braai video, dit was net voor Braaidag 2013. So wat definitief al 'n braai video gekyk van jou, maar ek is seker of jy meer as een gemaak het nie. Ek dink ek het dalk, is moontlik. Waar eintlik die dinge begin spoedvat het. John Henry, soos wat Pietie gesê het my eendag en ek is nou nog, maar ek is die grootste klopjag fan ooit. Ek love hulle. En hy het my eendag gekontak op Facebook net toe die voice note so begin het en daai eerste video uitgekom het. Hy gesê wil jy koffie gaan drink. En ek en Jonas het gaan chat. En Pietie is nou obviously sê ons is nou moer close en ons werk baie saam aan baie projekte goed. En Skus, Rikus, ek het net gemis, het hy vir jou 'n boodskap gestuur toe hy gesien het dis jy en toe stuur hy vir jou 'n boodskap? Yes. Okay. Yes, hy het weer een van ons son werke Facebook inbox story. En ek het ding oopgemaak en gechat en ek was so ek sê John Henry van Klop, ek was so fucking starstruck. En ek sê of course job, natuurlik sal ek som jou koffie drink wanneer. En ek het gaan sit en hy het my gesê hoorie, ek like wat jy doen, is funny, waartoe wil jy gaan? Wat sê ek weet nog nie. Ek love wat ek nou doen. Dit is vir my lekker en ek hou van dit en ek's 'n groot Leon Schuster fan, ek was 'n groot Casper de Vries fan. Ek sal altyd like om flieks te maak en ek sal like om ek weet nie, dalk kan ek stand-up doen, ek weet nie. En hy het my toe voorgestel aan Zinta. Zinta is toe daar stadium nog by Louis gewees en hulle het artist bestuur en sy het my gesê wat wil jy doen? En sy het gesê ek wil stand-up draai. Kom ons kyk of jy 'n boekings vir my kan kry. Ek weet nie. Sy het gesê kom ons kyk hoe gaan dit. Kom ons kyk of jy kan regkry. En ek sê dit was einde 2013 in Februarie 2014 toe doen ek my eerste stand-up en ek sal nooit vergeet nie, dit was Joel en Potch. En hulle sit my hulle sit my op die verhoog 10:00, want die ou is die baarste besig. Maar is uitverkoop in Impala. Ek sê ek onthou, hulle het nog so
keer derde liedjie gestop, so 2 spinne, toe moet ek op die stage met my hoed en 'n glas van brandewyn. En ek het begin praat en ek het alles wat ek wou sê gesê en dit was 14 minute en ek het gedog, what the fuck nou? Nou is ek in my moer. Ek gaan nou maar net down, cheers. Begin ek die hele tyd down. En dit was 'n horrible experience. John Henry was nog saam met my en ek het nogal vir hom gesê, luister, ek dink nie hierdie kaks vir my nie. Dis 'n ander game hierdie. Dis lekker. Het jy content geskryf vir hoe lank? Hoe lank moes die show gewees het? Wel, hulle het gesê 'n halfuur na 'n uur. En ek het so 14 dis dan niks. Dit ek niks meer nie. Maar jy het obviously beplan, het jy 'n lysie gehad met notes of hoe werk dit? Kyk, dis die ander ding. Ek het geen agtergrond van drama of Ja. ander ouens hoe hulle werk gewoonlik as hulle gaan doen 2,5 minute se jokes of 2,5 minute se content by 'n comedy club vir 5 mense. Kyk wat se reaksie en dan bou hulle daar uit en dit vat jare voordat jy 'n one man show doen. Ek moes toe nou my eerste keer op die verhoog klim met 'n one man show en ek weet fok, ek het nog nooit geoefen nie. Yes. Ek weet nie wat se verhoog tegniek nie. Ek weet nul. Ek het geweet om te skram. Wel nie eintlik nie want ek was rug gebreek. Maar toe staan ek daar en ek het vir John Henry gesê dis 'n fok op. Ek moet iets anders draai. En hy het gesê man, hou op probeer grappe maak. Praat net soos wat jy met my praat. Vertel stories en wees reg in jou karakter. Jy weet mos nou wie jy ou. En ek het geluister en ek het gesê, wow, dis nogal 'n ding en dit was einde Februarie en September daai selfe jaar toe is my eerste one man show as 'n DVD recording. So ek het moes in 7 maande my kak uitsort en toe skiet ons live 101 en ek het hom nou eendag uitgesit op die internet en goed en so ek het nie baie kansse en tyd gehad om my craft as jy dit sou kan noem te leer nie, maar ek is moer bly daaroor want dit het my geleer om niks laat jou leer soos daai bietjie stres en paniek op 'n stage wat jy uit jou foute leer nie. En dit laat jou baie true wees aan jouself en jou karakter en dit laat jou baie dit dwing jou om jouself te vertrou. Ja, so dit was 'n fucking rollercoaster ride, maar ja, hier sit ons. En John Henry het daai dag vir my gesê om terug te kom, hy het my toe nou voorgestel aan Zint. Ekskuus, ek praat nou baie. Maar Ons wil hê met praat. Ja. Ja, go for it. En Zinta het toe nou vir my aan die comedy kant gekom en hy het vir my gesê, maar ek wil jou goed vir jou so 'n bietjie meer tighten. Dit is nou cool en dis rogue, maar kom ons maak dit bietjie tighter. Kom ek sal vir jou 'n webwerf maak en ek sal vir jou ek sal jou video's, hierdie skets wat jy wil doen, hierdie planne wat jy nou maak, hoe om te dit, hoe om te dat. Ek sal vir jou afneem en record. En ek het ook gesê, "Chom, ek kan jy nie betaal vir dit. It's great sales pitch, maar ek kan nie." Toe sê hy, "Moenie worry nie. Dit sal eendag terugkom. Dit is net vir my lekker. Ek like wat jy doen en goed." En ek en Jonas is nou al ons gaan nou vir 7 jaar. Ons is nou besig om ons het Februarie ons die nuwe show se DVD geskiet in die Times Square Arena in Pretoria vir 7000 mense en ons het nog hy's my 50-50 partner met al my content en ons het nie 'n kontrak van 'n dag oud nie. Ons skud hand en ek skil daai ou verskriklik baie en ek trust baie van sy jy weet sy siening en ek trust sy timing. Dis hoekom ek trust nie sommer iemand met my editing, ek trust vir Jonas want hy verstaan die timing en comedy is timing en hy verstaan dit en hy verstaan die karakter en hy weet wanneer ek gaan kyk of wanneer ek iets gaan doen. Hy weet dit al. En dis net 'n great relationship wat ons het en soos ek sê dis ongelooflik hoe die dinge. Yes, dis amazing. Ek wil Neil gaan nou vir jou kans gee. Ek wil Neil, jy sal ook vir Jonas love as a legend. En Rikus, so ek net nou nuuskierig en jy hoef as dit jy weet tricks of the trade is of secrets of the trade, vir nie te sê nie, maar as jy daai eerste keer wat jy daar in Potch was, het jy met jy jokes gememorize, het jy vir jouself notes gemaak en nou is dit iets wat jy vooraf skryf, hoe onthou jy waartoe jy gaan, is dit 'n skrip wat jy leer of freestyle of wat is die waar? Dis 'n combo. Kyk, elke show wat ek skryf hardloop van Junie tot Junie. Okay, so hardloop vir 'n jaar, Julie tot Julie. En ek sluit gewoonlik af in hierdie tyd. Ek moes actually in Dubai gewees het hierdie naweek. En ek het al in Nieu-Seeland en Australië toere en allerlei toere gewees wat nou obviously gecancel is. Maar ek skryf so dat ek al 'n jaar dis dieselfde boodskap, dis dieselfde topic, dis dieselfde flow, maar dis nooit eintlik dieselfde nie. Ja, die ouens wat al die show meer as 1 of 2, 3 keer gekyk het, sê ook altyd, waar het jy in hierdie kak gekom? Vergeet ek baie keer van. So baie van dit is in die moment, maar ek hou daarvan om 'n ding, elke storie het 'n naam, elke show het 'n naam, elke one man stuk het 'n naam en het 'n boodskap. Aan die einde van elke ding het ek so 'n bietjie van 'n opsomming. Jy weet, so 'n bietjie van 'n dieper
waaroor uiteindelik gaan is 'n bietjie van 'n les en so dis 'n combo. Ek skryf, maar dis talking points en ek weet in die aard lê daarin om die een ding en die ander ding te laat vloei en laat dit lyk asof dit net 'n kakpratery om die braai is. Dis nou maar die aard. Maar dit is 'n combo van alles hoor. Wat vir my interessant is ek het vandag byvoorbeeld 'n comedy show gekyk. Ek dink dit was van daai Tom Segura ou op Netflix wat ook hilarious was. Maar dan hy spandeer ook ten minste 5 minute aan 'n joke wat lank is en dan ewe skielik gaan hy uit na die volgende ding toe. Totally unrelated. Dan wonder ek altyd hoe weet hy wat volgende is? Obviously is daar 'n script. Obviously was mondeling gepraat en destyds net Cripnotes gehad. Jy het letterlik op elke papiertjie wat jy gehad het was daar byvoorbeeld net een woord geskryf en dan weet jy van daar af vloei die volgende. Is dit min of meer wat jy ook doen? Dis basically wat ek ook doen. Ek sê dit vir mense sê, dis nie vir my. Ek het my show het gewoonlik het soos ek sê, hy het 'n topic, hy het 'n naam, hy het en die naam is gewoonlik dubbelsinnig. Mense dink dit beteken een ding, maar aan die einde besef jy eintlik okay, dit was actually dieper. Dis nie so dis die boodskap, dis hoekom dit so is. So ek hou dit in gedagte en dan soos jy sê, dan het ek hooftemas. Byvoorbeeld jy kan nou sê ek praat byvoorbeeld die mense onthaalwe oor honde. Maar dan weet ek in die hondedeel is al opgebreek. Hier is sekere kenmerke van honde, hierdie een is so, hierdie is so. En dan maak ek seker dat my volgende hooftopic soos op my Life 101 byvoorbeeld is byvoorbeeld weer musiekstyle en mense rap. En aan die einde sal ek seker maak dat my laaste punt van die honde is om daai link te maak. So ek sal sê soos daai hond, jy weet klink amper soos 'n rapper, jy weet wat ook al. Ek sal iets soos dit sê wat kom en dan gaan ek sê, talk about rap. Weet jy wat verstaan dat hy half oorvloei, maar dit moet lyk asof dit by the way, jy weet net, maar dis related, maar not actually, maar en daai transition is maar 'n skill, dit moet jy maar aanleer en dis 'n gevoel ding. Baie tegnieke, baie ouens stop en skud sy kop en drink eers water en dan gebeur goed, jy weet in die crowd. Ek het al tannies gehad wat val, ek het al speakers gehad wat ommoer, ek het al of ja, daar's dis crazy goed en daai goed kan jy nie coach nie. Daai goed moet jy off the cuff en daar kom partykeer die beste laughs vandaan. En dis maar 'n gevoel en jy moet jouself trust en dis 'n moeë confidence game. Jy moet jou instinct as jou confidence, die crowd glo jou. Dis die ding van comedy. As jy musiek doen en jy te babbelas, jy kan nog sing. Jy kan al staan en jy kan nog, jy weet, 'n moeë, jy kan jou skree en sing en jou goed uithaal. Comedy met mense jou is in die oë, verstaan? Ou kyk in jou oë, dis jy moet aanwees, jy moet if they don't believe it, it's not funny. So dis die scary ding van wat jy doen. Dis soos 'n tennisspeler. Dis jy en dis jy alleen. Daar's niemand wat jy dit op kan blameer nie. If it goes bad, it goes bad. Wat my super brave, ek meen dit is ongelooflik vir al die eerste keer wat jy dit moet gedoen het. Ek sê gedink jy weet nie eintlik hoe baie content jy het nie. Jy het so 'n idee van wat jy wil sê, maar hier sê voor hierdie honderde kinders wat verwag hulle gaan nou vir jou lag. Daai is hektiek. Dis super intens. En dis ek het by PE, ek het 3 aande in 'n ry was vol shows gewees by PE in die Amphi daar by Boardwalk. En in die laaste show, my die vrou het nogal voor die tyd 'n boodskap gestuur en gesê soos sy is my grootste fan, liefs sy het heel eerste gekom en sy heel voorkant sit. En 3/4 in die show op 'n deel wat ek weet, want die dinge gaan maar oor tempo en weer dit opbou en momentum bou na 'n punt toe. Weet ek hierdie is 'n redelike intense deel en dis 'n klomp goed wat nou ou jokes wat nou oorkom en goed, so dis redelike intense baie laag oomblikke en van die oomblikke op mekaar. En op die mees intense oomblik wat ek nou werk na my einde toe. Ek is besig om want jy bou hom op 'n momentum aan die einde toe en dan het jy die ernstige oomblik. Terwyl ek in daai oomblik is, toe kry sy net hier heel voor kry sy epilepsie, net daar. Oh god. En ek sien sy val op die skoot van 'n man en hy hou haar so vas. Nou kan ek sien ek het 'n pel wat epilepsie kry. En ek is in die moment die sweet stap en ek moet hierdie convincing storie vertel. En ek het in die moment hom net vinnig klaar gemaak en om so 'n bietjie gepush en gesê anyway, en ek het so gegaan oor die sit gou die lig aan, want jy kan nie, wat doen jy nou? En lig aangesit en vir 15 minute met die lig aan, moes hulle haar eers weer bykry en opkry. Nou wat the fuck nou, chom? Nou staan ek daar met die mic, die ligte is aan en ek haat dit, ek wil nie die crowd sien nie. As ek een ouetjie sien wat nie lag nie, dan fok ek uit. Al is dit so oorverdowend, jy weet, maar een ou. En dis gewoonlik daai ou wat na die tyd na jou toe kom en vir jou sê soos hoorie, dit was nou fantasties, maar hy lag binne. Sy binne laggie. En
Dit was vir my nogal 'n moeëse. Ek was na die tyd so fucking moeg, want nou moet ek die mense in die oë kyk en dan staan ek maar daar van waar was jy en wat doen jy en ons het maar laafse generate en nou, jy weet, klap hulle hande en dan help hulle haar af en dis nogal, jy weet, ek beleef dit is nogal traumaties vir 'n klomp mense. En Ja. nou moet ek die storie wat ek daar gaan los het, die hele momente fucking van daar af gaan terugkry en hier, dit was fucking moeilik, maar we did it. Ons het op die einde gedoen en oor dit gekom en dit toe nou maar dit was nogal, dit was my moeilikste, dit was nogal traumatic. Yes. Ja, jy moet reg wees vir sulke stuff. I suppose jy moet. Ek meen dit is die ding van stand-up. Maar daai dis obviously daai moments. Ons het vroeër gepraat van die undercurrent van opbouendheid en positiwiteit. Dis probleem, jy het gepraat van karakterwys en karakterbou en goed. Dis 10-10, ek weet nie, ek's dalk verkeerd, maar dis 10-10 en ek wil amper sê daai vulnerable moments wat jy nie beplan het nie, wat ook jou menslikheid reveal. Jy weet, waar jy 'n speaker val of iets en die mense kom agter, wat ook al, of jy kan gaan, vir jou sound ou gaan, what the fuck, of jy kan saam gaan en wees, yes, hoor die dag gaan, en dan sien hulle wie jy is, binne daai, en dit, ek dink dis 'n tipe beauty wat ook reveal word. Ek dink dit kom net vir my, ek kom net vir my neer op weer eens, ek moet die definisie maak tussen, en as jy daar, en baie mense sê dit en hoor dit, maar dis as jy gaan dink oor dit, die implikasie van, dit is vir my die verskil tussen 'n artist en 'n entertainer. 'n Entertainer het 'n werk, jy sien dit, ek het 'n werk, so jy het 'n badgie, jy moet entertain, ook dance monkey, dis wat jy moet doen, en jy verkoop escapism, dit is soos die hofnaar, en dis 'n fucking tawwe job, en 'n artist is die ou wat nou op stage sal gaan en suits gebeur en hy kak mense uit, want hulle waardeer nie wat hy doen nie. En ek dink as jy dit verstaan, en ek het 'n moerse pyn met dit. Ek voel insulted. Ek verstaan as mense vir my sê jy is so 'n artist, dan gaan ek sê moenie dit vir my fok. Ek verstaan jy bedoel dit nie, maar moenie dit nie vir my fok sê nie, want ek is 'n entertainer en om die verantwoordelikheid te vat om seker te maak die aand is 'n sukses, moet jy dit doen, want dit is jou job. Ek haat dit om laat te wees. Ek haat dit om by jy weet, ek maak 'n punt daarvan. Tank wat baie so my toer, hy's so my road manager en goed is. Ek vra hom, ek sê altyd vir hom, jy sê ons moet maak seker as ek in die rush of in die oomblik van iets toets, as ek nie iemand groet nie, as ek nie vir iemand dit sien of ek praat, herinner my, sê vir my jy het nog nie daai een dankie gesê, jy het nog nie daai goed gedoen nie. Want jy het 'n job. Jy's nie special nie. En dit is jy moet perform of jy siek is of nie. Ek het al geshow, ek het al gegaan na my dokter toe, dan moet hulle my kortison spuit want my stem is weg, maar ek moet show. Ook ek is amper dood al die een keer oor dat ek op 'n stage gestaan het met hart en nierversaking. So en ek het daarna was ek vir 9 weke in ICU, maar ek het gestaan op die stage in Krugersdorp en ek het collapse, maar jy moet entertain. En dit is wat jy vir my sê, dit is wat ek bedoel met die verskil en waar jy jouself sien. Dis 'n werk en dis meer as 'n werk en ek het dit nou gesien en dis wat my kiek in hierdie ding wat ek doen. Dis 'n purpose. Dis die grootste kiek wat ek kry is as 'n ou my eenkant toe trek en sê hoorie John, baie dankie. Ek het dit nodig gehad. Ek's op 'n kakspuis. Jy verstaan nie wat dit vir my beteken nie. Ek moes lag. Daai kiek en jy het 'n verantwoordelikheid om dit te doen. En dis wat ek bedoel het met die begin ook nou. En ons moet dit doen en veral nou. En dis fucking moeilik om funny te wees as jy self bang is en depressed is en 'n donker plek is. Maar dis nou man the fuck up. Dance man. Staan op en doen jy ding. Neil, voordat ek jou laat gaan, ek wil net iets moes graag op hierdie punt sê. Ja, go for it. En yes man, ek waardeer so wat jy sê, want ek voel soos daar's so baie mense maak dit oor hulle en almal van ons het 'n ego. So daar's 'n mate van onsself natuurlik in alles wat ons doen. Ja. Maar wat vir my moerkoel is, net op daai semi-dieper noot, wil ek net sê wat vir my moerkoel is dat, ek en Neil het al baie keer gepraat daaroor, en ons het baie vriende van verskeie, ons is ook soos, jy het buddies wat klomp verskillende goed doen, maar ek het drama geswat, so ek het ook klomp drama buddies, awesome mense, klomp verskillende awesome mense, maar ek dink, wat vir my ook die ding is wat my plaas, daai artistry ding is baie keer daar's amper iets precious daaraan of daar's iets jy weet special wat ook al omdat jy nou een of ander talentjie het. Ag fok die ander ou talent en wiskunde, jy weet, niemand is meer special nie whatever. Maar wat vir my amazing is in daai wat jy doen is vir my dat jy dit sien en hoe jy dit doen is soos
jy maak dit nie, baie mense vat die spotlight en draai dit op hulle. Jy vat die spotlight en jy draai dit op hulle. Jy gee dit as 'n gift vir hulle. So basically, jy sien jouself as ek sê dit nou, klink nou crude wat ook al, maar jy's 'n instrument of 'n channel vir hulle. En dis my amazing, want ja, ek weet nie, dis vir my beautiful, dit is 'n nederige, dit is so 'n nederige ding, want mense dink, ek dink mense dink, die lig gaan soveel helderder op hulle skyn, as hulle net die lig vat en op na hulle toe trek, en alles na hulle toe trek, maar dit reflekteer soveel mooier as jy dit op die ander mense. Kyk, jy's 100% reg. Onthou gou, dit is wat comedy is. Ons lag vir onsself. En dis hoekom ek die karakter like. Dis 'n ou en hy's voor die tyd. Dit het lank gevat vir mense om te besef wat is die vibe vir die ou. Dis 'n uitgedinkte ou. Dis nie 'n ou wat weet jy hoeveel mense het in die begin maar gestop in Pretoria by 'n kroeg of 'n ding. Het my gesê, "Jonathan." Dan gaan ek so, "Yes, you like it, John." Dan gaan hy so, "Jonathan." Dan gaan ek so, "Ja." Dan gaan hy so, "Hoe praat jy so weer?" Dan sê ek, "Oh, so." Dan gaan hy so, "Wat soek jy? Het jy getrek? Ek dink jy bly in Boksburg." Dan gaan ek so, "Nee, Chom. Want ons eintlik Rikus, hoe gaan dit met jou lekker en jy wat ook al." Yeah. Dit het soveel hulle gevat om te besef, it's 'n act. It's 'n ou wat hy loop nie met sy volkout so anyway nie. So dit maar so wat ek probeer doen en dis ek aan die begin gesê het, is ek wil hê ons moet vir onsself lag en ek wil hê mense moet vir hulle eie kwale, hulle moet dit identifiseer en lag daarvoor en besef waar is ons ek wil nie sê swakhede nie, ek wil sê menslikhede en dit aanvaar en besef dis okay. En ek dink veral nou. So dit wat jy daar gesê het, dis dit is die mooiste kompliment wat ek nog ooit gehad het. Baie dankie, want dit is wat ek doen. Ek wil hê mense moet sê, en sê soos, ja, ek voel nou great, en sien jy, ag, dis maar so, jy weet, dis maar mens, dis maar die vibe. Dis die lekker ding, die mense wat dit nie, ek het dit nou, so, ek, nou maar net gesê, maar die mense wat dit nog nie vir jou gesê het, nie voel het, so dis rarig amazing. Neil, skiet, you can go, chat. Ek wou actually presies dieselfde ding gesê het. Ek wou gesê het, behalwe van die feit dat jy obviously briljant is in wat jy doen, ek dink as jy voor 'n crowd staan van duisende mense, jy's essentially klaar 90% daar, want die crowd hou so baie van jou. Dis die ding. So omdat jy doen, jy's obviously baie goed in wat jy doen, so jy gaan hulle laat lag, maar die feit van die saak is jy het klaar so erg die crowd aan jou kant. En ek het al gewonder hoekom dit is. Ek dink dit is obviously 'n likable ou, maar ek dink is omdat ons ek weet nie wat dit is nie, maar dit is net lekker om vir jou te kyk. Nee, dis die menslikheid wat hy uitstraal. I don't know. Weet jy wat dit is? Sorry, maar ek is soos 'n nee, ek kort 'n antwoord nou vir dit. Jy moet nou vir my sê. Ek sit ook 'n antwoord. Nee, ek het 'n moerse intuïtiewe kompas en dit klink nou pretensieus op sy eie, maar wat ek daarmee bedoel is mense kan aanvoel as jou mense soos jy nou gesê het, mense kan in jou oë sien of jy aan is of af is. Mense het intuïtiewe, amper wil ek sê hulle intelligensie, emosionele intelligensie het hulle bullshit detect. Wat 'n bullshit meter, 100%. Hulle kan dit voel. En as hulle kan aanvoel, jou intensie is goed. En jy's nie hier om hulle te probeer op die spot sit of weird laat voel nie. Jy kan aanvoel as jy iemand ontmoet, hulle straal 'n sekere goedgesindheid, 'n benefit of the doubt, 'n kindness, 'n givingness, 'n generosity uit. Dude, jy kan daai shit aanvoel as jy iemand se hand skud of as jy iemand sien van hart met jy kan dit 100%. Ek het dit al baie keer gesien en goed en as jy my verlede verstaan, soos jy sê, ek is nou al baie ouens het die kak het my al gery. Die feit dat ek nog baie ouens gaan so jy weet, jy het nog dan siek dan ek het nou al 3 hartversakings gehad, lewerversaking, nierversaking, die kar afgeskryf, die rug gebreek. Dis nie vir my I fucking lived. As ek oormôre moes gaan, het ek gegaan en dan was ek het 'n great boek en 'n storie gehad en great mense ontmoet ensovoorts. Maar wat jy daar sê is waar en jy gaan nie dit afpoel afhangende van jou styl. Weer eens, as jy 'n one-liner ou is of jy het jou ander tipe mark, maar vir dit wat ek wil doen en ek wil nie my opinie afdwing op iemand nie. Ek wil nie ek as Rikus kan dit doen as hy ouens wil of wat ook al, maar wat weer eens, ek is 'n entertainer en ek het gesien al hoe mense kan entertain word, al hoe liedjie jou inspire of wat ook al as dit jou raak. En weer eens, dit kom uit 'n emotional driver, dis liefde, dis pyn, dis wat ook al. En ek kies nou maar comedy en daai wat jy gesê het, dis my styl. As mense dit nie gaan koop met dit en ek die ding wat ek sê is bullshit.
en dis nie die waarheid nie. Dis nie ek glo dit nie. Gaan hulle dit nie glo nie en dan is dit fucked. Dan gaan dit niks, dan moer alles in mekaar. Ja. Presies, Maar jy sê jy was nou al deur baie goed gewees. So ek meen voel jy kind of untouchable nou. Ek meen the shit's happened. Dit vir my klink. Chom, en dan net jy ooit vir dan fucking kom die corona. Dis crazy. En die weird ding is ek sit nou daar en dink ek het so 'n liedjie uitgebring oor die corona ding so net voor lockdown. Toe sê ek vir Jonas, ek het gery en ek het hierdie liedjie in my kop gesit. Ek dink ons moet gou rekord en uitsit. Ek dink dalk sit dit bietjie relax en ek beloof jy ek het van Joburg af gery Pretoria toe. En toe ek in Pretoria stop 'n uur later toe sit op 150,000 views en ek het hom op 2 WhatsApps gekry. En almal het daar gesê dis great en is great en is great. En dan kry jy so maar ek moet sê ek is baie bevoorreg wat dit betref. Letterlik uit 400 of uit 5000 comments een mens wat sê ja, spot tot hy jou vang. Nou, wat daai jy weet ek is actually die ou met die hoogste risiko vir die virus. As jy think about it. Ek sê nou dan vir my dokter. Jy's die laaste ou wat dit moet kry. Ek sê vir my dokter sy gaan so nee, ouer mense of mense met prekondisies en veral mense met lewerprobleme, nierprobleme en veral dan kardiovaskulêr en hart. Ek gaan so, dis my fucking baie wat jy nou net gegee. So, jy weet, en dis my punt. So ek moet eintlik nou, jy weet, so stres en paniek en wat ook al, maar weet jy het nou 'n verantwoordelikheid en jy moet die ander ouens aan kalm hou want as ek en dis die ding met my tik, as ek kan sien hulle sê vir my oor die fuck ek gaan as ek die comments lees en ek worry nie oor negatiewe kommentaars regtig maar ek moet sê ek is bevoorreg wat dit betref. Maar ek soek daai enetjie wat sê dit het nou my dag gemaak of ek voel nou beter. Ek het al ouens gehad nou eendag 'n voice note gehad van een van die bekende Afrikaanse artists na daai liedjie wat vir my 'n voice note stuur en sê weet Bos, ek het nou vir die eerste keer in 5 dae gelag, thanks. En daai satisfaction is vir my that's my purpose. Dis wat ek wil probeer bereik. Dis awesome, man. Ek love it. Ek love wat jy dis cool. En jy kan sê vir my lees jy al die comments gewoonlik? Nee, ek moet vir jou sê Daai keer die reply en sulke goed of het jy nie dis op te veel? Nee, daar's fucking baie. Maar so nou en dan sal ek ietsie sien of so en dan sal ek reply, maar dis regtig per ongeluk. Ek sal nooit 'n negatiewe ding Ek sal nooit 'n negatiewe ding sien nie. Ek kry te veel, chom. Dis letterlik dis duisende comments. En dis hoekom ek vra. Ek meen as jy 'n negatiewe een sien, gaan soek jy vir dit of is dit maar net Nee, jy kan 'n trant kry. Ek dink as daar nie 'n negatiewe een is, doen jy ook iets verkeerd. Dan push jy nie die narratief of jy dis nie edgy genoeg nie. Dan is dit boring. So almal het 'n mode, verstaan, vir 'n taggie om 'n trend te wees moet 'n boete trend wees. So almal die een dis letterlik horses for courses daar. En ek like dit. Dis hoekom ek nie so myself meet teenoor ander comedians of ander tipe. Ek sal myself meet teen ouens wie dieselfde styl het as ek, maar jy kan nie 'n ou vat soos ek en 'n ou wat politieke komedie doen of wat ook al nie en sy kommentaar daar moet solank iemand jou back en daar moet 'n verhouding wees. Ek dink as 70% van dit negatief is, moet jy maar dalk kyk wat jy doen, maar as dit daar moet 'n 5, as daar nie 'n 5 of ten minste 'n 5 of 'n klein persentasie is vir iemand wat sê dis 'n potkaak die wat ook al. Dis in elk geval mense wat ek meen ek het gister dit gesê, wie die fuck vat die moeite en gaan na iets toe en gaan soek, daar is soveel inligting en content beskikbaar. Hoekom gaan jy in die mall, gaan soek iets en net om dit te kan kritiseer? Ek meen dis fucking hartseer. Dis baffling, ja. Dit is, jy's reg. En dis 'n indirekte kompliment vir die feit dat jy 'n standpunt ingeneem het, want daai persoon hulle is obviously bewus van die feit dat daar 'n moerse liking is. En dan gaan soek hulle is obviously nie bewus van die feit dat Somerset Mall nou moerse haat is. So hulle wil Somerset Mall toe gaan. Whatever. Somerset Mall toe gaan, want hulle weet dis waar die mense nou praat. Hulle voor die tyd wil hulle besluit hulle gaan hulle wil 'n bietjie aandag op hulle self hê, hulle wil mos die spotlight op hulle ook draai. Exactly. En dan gaan en ek moet sê Skus John. Ek moet vir jou sê die following van mense, dis vir my die grootste ding. Soos ek sê, hulle Jonathan en ek love dit en dit beteken wat ek doen is mense associate met dit. Dokters, advokate, sulke mense stuur vir my e-mail met lekker chom. So dit is vir my die fucking mooiste ding. Ek love it. Jy kan sien as 'n formele CEO of 'n MD begin 'n ding, lekker chom,
vat hy nou lekker wat praat met my asof hy met Jonah en ek love dit want dis hy voel hy kan. Ek voel Wat dit beteken is elke ou wat my follow en wat like wat ek doen, sê ook vir my chom, hulle gaan nie vir 'n ander sanger of ander gerespekteerde mense sal sê liewe Piet wat ook al, maar hulle gaan nie sê my chom, lekker, dan vat hy fokkie. Hulle praat met my so, hulle sien myself en ons bepelle, maar nou die teenoorgestel is ook waar. As jy nou gaan negatiewe kak maak op my page. Hulle gaan opkom vir jou. My chom, hulle het al mense, die ouens hulle kan ek sê hy wow nou. Dan fucking gaan hulle in en kyk waar werk hy sê jou fuck nat gaan werk daar en loop en dat jy sê hulle sort dit uit. Die ou kom self van die page af. Dis actually great. Jy lei met warmte, liefde, fucking goeie gees. Daar shit is mense love our shit. Dit is wat ons dis wat ons kort. Maar ek is die cool ding van jou range. Ek meen jy kyk na like die kind wat 12 jaar oud is en pleis in sy backyard met rugbybal skop teenoor die oom wat 75. Ek meen ek kan onthou ons het ter eerste voice out uitgekom het. Nee, ter eerste Lions video uitgekom het. Kan ek onthou ons het een aand gesit en gekuier by 'n braai. Dis sit die hele 2-3 families daar so. Ek het daai video's soos 5 keer oorgekyk. En die crazy. Ooms wat soos oor 70 is soos huil van die lag. Dis gou sê jy range is so groot. Ja. Anneke, my meisie, die goat, Neil, jy het gesê jy en hier en kyk. Ek en Anneke swamp wobbly, né? Wat jy ek was 'n letterlik ek dink ons het op 'n stadium ons het 'n boom in ons huis, in 'n boom in ons tuintjie wat ons se naam is swamp wobbly. Ons het soos daai woord gehoor in ons huis. Ons wil dit swamp wobbly noem. Dit was 'n ding in ons familie ook. My swaar is 'n Duitse dokter. So en hy is 'n huge fan. Dis crazy. Dit is 'n eerste. En swamp wobbly was 'n ding gewees in ons familie ook. Nee, daar mense kyk travel die hele universe oor, maar hierdie is hoorie so, daar's nou klomp goed. Ek dink ons wil dit is so lekker. Ek wil praat oor content nou en allerlei goed oor die podcast en oor ons Reddies praat en oor die live shows en oor Radio Rapsie TV show en al goed. En ek wil praat oor die podcast wat nou is. Ek wil net gou ek het nou iets baie spesifiek gevra het. Dis wat ek gevra het. Dit klink soos 'n stupid vraag, jy weet, dis soos wat mense vir akteurs vra, hoe kan jy al daai woorde onthou of vir prokureur vra, jy weet, moet jy die hele tyd stry of argumenteer of kwaad is. Maar jou content en miskien is dit omdat dit quality content is en ek het like dat ek dit die hele tyd sien, maar jou body of work is so dit lyk asof jy dit prolific is. Jy doen so baie stuff soos werk jy 8 tot 10, werk jy 16 uur dae of is dit net quality content wat oral uitkom en dit lyk asof jy soos of jy weet dit lyk net asof jy insanely besig is. Het jy 'n mal werksetiek of hoe werk? Ek moet vir jou sê alles begin maar en ek dink dis die grootste mystiek vir my in die wêreld ooit en 'n ding wat science gaan sukkel om te verduidelik ooit is die beauty van die idee. Ek kry baie keer vir weke niks, dan fucking loop ek hier rond en speel met die honde en dan all of a sudden en weer eens dit kom uit trauma of 'n struggle en ek dink enige mooi ding wat create word dit moet deur een of ander vorm of kom uit 'n vorm van trauma of struggle al is dit nou intern of emosioneel maar niks is net mooi of goed of werk nie ek glo dit ongelukkig daar's altyd 'n vorm van sacrifice of worsteling waar uit iets kom so gewoonlik om jou vraag te antwoord as ek werk hard maar dan met die idee jy kan nie die idee force nie. Dit moet happen. En dit gebeur op die weerse tye, 3:00 die oggend. As ek shower, wat ook al, slaat 'n idee my en dan terwyl ek ry partykeer of ek hoor iets of ek sit. Ek like dit om mense dop te hou. Observeer as ek hoor 'n couple fight by 'n restaurant, dan vat ek net my foon. Baie mense en ek dis baie ongeskik en dan sê hulle sê, "Wat doen jy nou?" Gaan ek sê, "Ek moet gou 'n note maak." Mag ek net so vinnig 'n note? Maar weet ek hy's gebank en dan so ek try my heeltyd goedjies sien en doppe wat ek weet daar lê 'n bietjie potensiaal en dis actually nogal warm van nie. En dan van daar af sit ek nog hulle ure in. Dan sal ek sit en goed. Nou in hierdie tyd veral want weer eens ek glo ek het myself 'n bietjie gebreek soos in besluit ek wil nie die heeltyd
ek wil nie net iets uitsit veral in hierdie tyd nie, want alhoewel ons 'n verantwoordelikheid het, glo ek jy moet iets uitsit wat 'n bietjie van 'n impak het. Jy moenie net en dit is wat ek in die begin bedoel het van jy moenie net iets uitsit om iets uit te sit nie. As dit nie iets beteken nie of dis nie relevant of dis nie iets wat jy weet 'n impak gaan hê of iemand gaan dit beter voel of is ten minste bietjie snaaks of relatable of iets nie. Fucking less is more actually. Maar ek het gaan nou weer vir jou kans geskryf. Ek het net om by jou aan te sluit. Ek het wat vir my cool, twee goed wat ek wil sê is die eerste ding is wat ek net al gevra het. Want ek kry die gevoel jy's so besig en daar's so baie goed wat aangaan, maar jy's nie te besig om 'n oproep van jou buddy te ontvat nie. Jy's in die oproeppad. Jy het nog steeds tyd om te lewe. Dis 'n lekker joke tussen ons moer dit altyd neer en dan sê ek altyd sê, "I call you later, julle." Want dan sê ek genuine in iets. Dan sal ek call you later en die reply sê als, dan gaan so, "Ja, fucking hoop so, weet beter." En dan doen ons maar. En dan sal ons en slangs genoeg en jy het dit nou gedoen. Ek is in die entertaining bedryf, maar al my vriende my topvriende almal, niemand is omtrent in dit nie. Ek het so 2 of 3 pelle wat daar anders gaan. Maar die res van dit is en ek probeer maar altyd as ek 'n bietjie aftyd het of wat ook al. Ons is baie WhatsApp groepies en baie en soos ek sê ek het 'n klomp vir my waar ek in my lewe was, ek het was jy weet daai ouens het my gekom groet al en dit was 'n crazy storie. Die een suster toe ek so siek was, dit moes letterlik en ek was toe nog nie in die bedryf of iets nie. Maar die eerste keer daar was hulle moes so crowd control, daar het soveel pelle by my bed gestaan en gesit en huil en selfs in daai oomblikke het ons Cliffy, nee, ek sal nooit vergeet nie, die tweede keer toe ek eintlik my siekste was. 9 weke in ICU toe, sit hy by my bed en ons was in die Koshuis eerste jaar saam gewees, 'n kamermaat en ons het 11 jaar saam gebly. En hy het so gesit en hulle het my kom groet en ek was so half gedrag en ek kon nie wakker word nie. En toe ek so wakker word, toe sit hy langs my bed en huil. En hy sê ek sê die storie die beste vertel. En terwyl hy so huil, hy sê hy sit so, ek kom nie eens onthou nie. Hy sê my hoor so gelyk toe ek opkyk, toe lê ek en lag my dood vir hom. En sê so vir ek sê ek het letterlik soos gegaan soos the fuck. En toe pas ek maar weer uit. Maar dis letterlik op die level van hoe rou daai vriendskappe is. Dis amazing. Daai ek weet Jonathan Cliffy het van die amazingste speeches oor jou wat in sy lewe gehoor het. Maar ja, dis crazy. Net om jou aan te sluit oor wat jy nou gesê het. Dis die ander ding wat ek net wou gesê het. Ek het vandag al 'n video gekyk, die liedjie wat jy gedoen het, huisarrest. Ja. En wat ek gelove het. En ek het gisteraand, nee. Ek sê vir Anneke, ek stuur dadelik vir Neil die link wat jy vir my gestuur het. Ek sê check, Rikus het sy eie podcast begin, wat ek al. Ons het 'n podcast, maar dis ook omdat ons moerse fans is van podcast. Ek love podcast, ek luister na die shit. Ja, ek love it. En weer as ek sê van Neil, check gou, sy ding het binne, jou ding het binne soos 'n uur, meer as wat ons fucking hele season omtrent binne fucking wat is dit? Ons love dit op die shit, maar wat ek huisarrest, né? Is wat vir my mooi is en dit net so subtly, jy het dit dalk nie eens intentional gedoen nie, dis maar net jou is. Maar net so subtly, ek luister en ek lag en ek lag. En iets wat jy gesê het daarin is nou net 'n lyric en dit was dalk net van funny en so wat ook al. Maar tog, iewers het jy gesê dat jy weet, Cyril, ek kan nie presies die maar soort van gevra het ons moet by die huis bly en ons sal, maar kan ons net jy weet booze en cigarettes kry of wat ook al. Ja. Maar daarin het ek besef, ek weet nie, dit was 'n oogwink oomblik by my. In my het ek geregistreer dat hierdie ou wie ek van hou en vir wie ek lag en wie ek dink is lekker, wat sê word condone en bemoedig en motiveer die feit dat as dit aangaan, kom ons respekteer die reëls en bly by die huis. En dit was my so cool, want ek het gedink, daar gaan so baie mense wees wat gaan, fuck dit, wat ook al. En jy het so groot following, en is so subtle, dat maar mense gaan, ja nee, fuck, Rikus of Jonathan, hy dink is cool, dit is cool. Dis 'n voorbeeld van die cool ding, jy verstaan wat ek sê. Kan ek vir jou ietsie deel, en is nou rarig, dit gaan nou baie fucking weird klink. Maar iets in my, ek het maandag, ek het nou juist weer gesê, ek wil nie die mense spam, ek wil nie te veel goed net uitsit om iets uit te sit nie. Ek wil iets uitsit, en dan sal ek oor 'n paar dae weer aan iets werk en dit uitsit. En ek het maandag 'n liedjie uitgesit oor vlee.
wat lekker geheat het en dit het gehappen en dit het 'n great response gehad en iets het in my kop vir my gesê hierdie extension gaan kom en ek het hom rekord Dinsdag gisteroggend het ek my mics en goed opgeset en die vocals gedoen en ek het toe met die kameras hier rondgefok en in en om die huis. En toe ek het klaar gedoen het, toe sê ek vir Stel, hulle gaan die ding extend, want volgende week, hulle kan dit nie te naby aan die end doen nie, en want dan gaan mense die moering wees in paniek, want nou bou 'n mens op na die effek van dis verby. So hulle gaan jou 'n week gee om nou jou toys te gooi en jou jokes te maak, maar nou het jy dan 'n week om nou weet jy dit gaan aan. Verstaan jy? Ja. En ek het geweet dit gaan gebeur. En ek het hom as Sprus 'n dag na ek een liedjie uitgesit het as Sprus gister uitgesit. Toe ek hom klaar ge-export het, toe sê ek of hierdie ding gaan nou betekenis hê. En ek het hom dadelik uitgesit. So ek het so half en ek weet hoe fokus ek weet. Maar ek kon dit gehou het en vir my content wise is dit moerslim. Ek kon dit maandag 'n liedjie uitgesit het, Vrydag weer een. Maar ek het maandag een uitgesit. Nee, ek lieg, ek het Dinsdag 'n liedjie uitgesit van die vlee en die dag daarna het ek hierdie een uitgesit. En ek het net gedink, toe ek die ding skryf en alles doen, het ek gedink, hierdie, it's gonna happen. En dit kan dalk 'n bietjie relief dan het, ek weet nie, maar die timing was toevallig toe nou het gewerk. Amazing. Dit vir my relief gegee. Ek het my doodgelag vir dit. Daar was een scene waar jy net staan en die kraan oopdraai. Ek het absoluut Dit is ding wat ek nog in 'n lang tyd gesien het. Jy staan en draai die kraan oop en die vrou het letterlik geskree van die lag. Want dit soms of wat ons almal doen, wat te fokus op wat ons om te doen. Kom ons draai die kraan oop. Ek het op 'n stadium my favorite is waar ek so by die geet staan. So kyk, ek het daai ding nou toe ek het edit, dan sit ek en lag en dink ek Jesus myself iemand. Here, maar dit is vir my net grap. Edit het doen alles. Ek het focal, Jonas is my go-to guy altyd, maar ek moes myself nog maar leer. So ek het GoPros, ek het 'n lekker kamera, ek het 'n Canon R en ek het 'n lekker podcast system en ek het die goed toevallig gekry vir groot skole en vir 'n paar ander goed. Want ek het begin dink in hierdie rigting en ook meer my persoonlike hoedanigheid as Rikus om 'n paar chats en goed te hou oor goed. So ek het 'n klompie gear en goed gekry letterlik. Ek praat van within a month of 2-3 weke van hierdie lockdown voor ons het ek hierdie goed gekry, maar nie wetend nie. En nou edit ek maar alself en dit is moerse amateur, maar dit werk. Dit maar net die ding kry. Dit soet die comedy, want die comedy probeer nie beter as jy wees. Dis soort van dit kon jy wees wat die kraan oopdraai by die huis. Of dit kon jy wees wat so in die heining stap en so stap en so. Is lekker, ja. Hier my gras lank. Het jy gras net reg gekaak? Jong, dis genuine waar. Ek het voor mooi gesny alles en toe shock ek en toe ek fucking kom ek agter toe en toe ek so oor die een van daai krane agter so gaan, toe's daar 'n baksteen aan die honde my boelies het daar gaan grou en hulle het hom volgemaak met bakstene. Die gras was net so half oor dit en draai punt oor gaan. Dis laat die lem om. Nou is die lem gebuig. So as ek gras net aansit dan sny grond. Hy sny so plat. Hy boor aan. So hy sny onder toe. Dus ek het soos wel, nou moet dit maar groei. Nou kan ek maar ons skape ek is nou geel. Maar ons moet voor ons oor die podcast en die ennies en ander goed praat, moet ons dit asseblief ek wil baie graag praat oor die honde en toe ek my suster sê destyds Neil, toe ek my suster sê, want ek weet nie hoe dit so opgekom nie, dat jou honde mensname het. Sy het basies gehuil van die lag. Ons hele familie, dit is absoluut amazing. Maar net voor ons daar kom, ek het ook actually jou en dit was nie eens research of hiervoor nie. Dit was net omdat dit vir my lekker is. Het ek ook jou chat met Martin Bester geluister, wat jy het op dieselfde jy gras gesny en Shockie mos die elektriek of dieselfde dag. Dit het dieselfde dag gebeur. En toe ek op my kameras gaan, ek sê nogal vir ek sê vir hoorie maar my rug is iets is nie lekker nie. Kyk gou want ek weet ek het geshok en sy sê geshok. Ek gaan so toe sê nee man, hoe fucking shockie is. Ek sê ek weet nie, ek het die gras net teruggetrek en toe loop ek in die fuck man. Ek het nie die fucking draad gesien nie. Die reverse ek nou in. Maar ek spring, ek sê dit lyk of ek daai gras net start. Ruggie so hol,
Ja, dit was nogal selfde dag wat alles gebeur. Yes, dude, dit is amazing. Neil, Maar ja, kom ons chat oor jou podcast, want ek het 'n episode gekyk van jy en 'n skoolwarrie van jou. Ek dink jy het dalk met oor hom gepraat nou vroeër. Die skole ding. Yes, ja. Wat vir my baie cool was. Ja, dis bietjie net ons albei het 'n moose fans gewees altyd van rugby en skool. En dit is waar ons almal in skole en nie net rugby nie, maar lekker skoolbanter en tradisies en jy weet ek is 'n groot ek love ek het nogal passion vir skole en ek is veral nogal alhoewel ek kom uit 'n relatiewe unknown klein skool, maar ek hou van skole wat tradisies het. Ek hou van daai groot goed. Ek hou van tradisies en soos ek sê ek is 'n baie groot patrioot en 'n baie groot jy weet ek hou van sulke tipe goed. Dit is my lekker om team te kies en dit te back. So dis en ek en Cliffy ons is groot hy was in toevallig ons in 'n office en goed en ons altyd toe ons nog jy weet naweke gehad het in die oggende as daar skoolrugby was gaan sit en gaan dis net lekker. Ek weet nie, dis vir my 'n vibe. So ek wil die podcast ding bietjie optel en nou vir alles het vir my bietjie geleentheid en kyk waartoe dit gaan. En maar lekker ding is twee aspekte, want ons kan soos nou praat as Rikus, so ons kan bietjie ander goed aanraak en 'n ander spin op goed sit, maar dan Jonathan ook sy vibe doen, want hy glo uit sy radiostasie wat alles awesome is en great is. maar jy so ons het die een wat jy gestuur het, die een wat ek nou gecheck het gisterand. Ek weet jy daarin verwys na episode wat tegnies gesukkel het ook al ek fucking klank en goed. Toe probeer ek actually episode 1 wil dit ook kyk, maar ek kon nie dit vind nie. Of bestaan dit of is dit Ja, is daar. Dis net Radio Raps launch. Ek het net genoem Radio Raps launch. Maar dis 'n fuck show. Ja, die fucking internet het gevries en toe moes ek in die helfte van die ding oor begin en allerlei kak, maar ek sien hy doen alright. Ek sien hy het al so ek dink die een helfte het 15 en die ander helfte het 18,000 views of iets. Nee, Het jy dit live record? Ja, live. Ek doen dit alles live, ja. Hoe doen mens as record jy dit? Ek weet nie. OBS. Kry vir OBS, dis 'n free network en jy sit dit op en jy drag net in, jy kry 'n key, 'n stream key op YouTube en jy sit daai stream key in jou OBS en dan deur dit, jy kan jou kamera, jy sien jouself en dan is hy live en jy kan die live kom Jy kan maar antwoord ook. Go for it. Jy kan antwoord. Sê vir hulle as ek kan ander terugbel of jy kan chat ook. Ons is chill. Nee, fuck. Hoorie so. Ja, Iemand wat vir jou wil sê die ding is vir 2 weke geëxtend. Ja, nee. Al daai profiel wat ek weet nie. Ja. Maar as na 10, as ek na 10 iemand kry na so nuus of wat's vandag donderdag. Ja, en as 'n nommer wat ek nie ken nie, dan is dit gewoonlik 'n ou wat paar hape in het en nou wil hy gou kak praat. So vinnig. Hierdie is crazy, maar jy moet sê as ons moet stop, hoor, want ons chat net so lekker. Ja man, ek is kalm. Ek het lang daar, ek het 'n oop dag môre. Lekker. So die podcast wat wou ek nou gesê? Yes, weet jy het ek gelag vir daai ad. Al die ads self. Ja, Alles eerlik. daai is ek kom vandag Anneke sit in swat. Sy is besig om te swat vir soos ophthalmologie of oogchirurg te word eendag en sulke goed. Ek is gehuisel. Speel ek vir die ad en dit is daai dag sit fucking die party van beter. Nee. Ek het dit actually op my podcast masjien. Ek dink ek kan as julle jol. Maar is daai Speel dit asseblief. maar ads. Ek het dit gemaak. Ek het dit maar net gemaak en ek het maar op YouTube gaan kyk maar 'n paar hoe die ding nou nie. Maar ek bedoel die stemme en die goed en daai stuff is goed wat jy maak. Dis ja. Ja, ek maak alles. Ek het hier's die party vir beter mense in die wêreld. Ha. Ek is Richard Rubenhammer, nog steeds die leier van die PBM, die Partij voor Beter Mens. Ons is nog steeds die partij wat omgee vir die mense wat beter is. Ons is moeg daarvoor, nog steeds vir die corruption en die portals, maar ook baie hartvol vir goedes soos e-tolls en ook vir die feit dat sekere mense vir niet KFC en t-shirts kan kry net kort vir 'n verkissing. Ons sê hell nee, Jose. By ons glo ons almal kort verniet van dit. Ons wil verniet Ray en almal wil verniet KFC kry. So stem
weer as jy kan vir die PBM, die Partij vir Beter Man. Weet jy wat is 'n genius? Die feit dat Beautiful. Partij van Beter Man. Daai fade out. Daai is genius. Ja, nie feit dat My dit favourite- nie mense is en die mense is nie, maak dit ook ongelooflik snaaks weer. Mense hoor aan die einde gaan hy so, man. Seriously. My favourite is Paul. Ek gaan vir julle nog een speel, maar Paul is my favourite. Ek hou van Paul. Hallo, ek is Paul van Paul's Clutch and Brake. Het jy al met 'n Cressida 'n karavaan gesleep teen 'n opdraande? Daar is min dinge wat so lekker ryk soos 'n clutch wat brand. As jou clutch moeg toe is, bel my Paul by 0800 clutch. Dis 0800 clutch. Ek Ek dink dit is lekker ek se klats met brand. Jesus. Daai sound en goed download dit van Media Library en Ja, Media Library, ek gaan so op en dink ek kan ek tema aan dan klik ek en dink ek ja, Paul sal dit like, dan gooi ek dit in en dan record ons hom gehou en jy sal hoor ook van die ouens is heeltemal dis hoor as ek die ad doen dit rek so bietjie dis so want ek weet nie lekker wat ek fokke wil nie 2 takes doen nie. Ons doen dit en is in. maar dit is regte as, né? Nee, dis alles fake shit. Dit is hoor hierdie ding. Ek weet hierdie is vieslik actually, maar ek is my fucking snaaks. Die lewe is die langste ding wat jy ooit gaan doen. Maar op 'n stadium is dit klaar. Dan sit die mense om jou met 2 opsies. Bare of brand. En daarom vertrou duisende mense al vir jare vir Bertie's bare in brand. Jy bring ons brand. Of bare. Ek glo daai, dis 'n great een. Brilliant. So wat ek nou wil doen is ek elke week as die nuwe podcast op is dit dieselfde companies maar hulle het nuwe ads. So selfde musiek, selfde alles en dan wil ek nou en dan en op Jonathan se radio show, hy's net straight face en dan sê ons praat nou weer ons is by die winkels en dan stoot hy daai ouetjie in en dan Ek het so gelag. Ek het gedink aan die eerste een wat ek gehoor het, dan sê hy nou Jonathan, nou ons gaan gou winkels toe. Die eerste het ek gedink, Jessie, okay, hy wow, Jessie, eerste podcast net vir companies wat ads en dit in die eerste ek is nou waar was, maar ek gaan Jessie, dis nogal 'n interessante company. Dis 'n cool. Ek was soos Jessie, 'n lekker ad met 'n lekker sense of humor. Kry. Toe kom maar nog toe so Jessie, maar jy kry maak moer so lekker toe raak dit net crazy. Hierdie is die awesomeste ad campaigns ooit. Ja, dis al fake. Yes, dis lekker. That is brilliant. Ek weet jy het gesien dan sê jy jou buddies kom vir jou cash ingee. Is dit 'n QR-kode wat hulle scan of iets om cash in te betaal? Nee, wat ek het nie eens geweet Ronaldo Gous. Ek luister nog hy's 'n politikus. Ek laat nog aan sy podcast, baie open-minded, hy's slim ou. Hy het my eintlik gehelp met die ding en opgeset. Toe sê hy van, hoorie maar, jy weet soos mense kan vir hulle moet 'n super chat op YouTube. Dan gee hulle 'n chat en sy chat kry soos 'n dollarsign en goed by en hy's daar, jy weet, groot en maar dan kan jy jy kan dan gee jy jou geld en ons mense soos uit Europa en kok wat jy weet $10, 20, 30, 40 rand. Hier ek het elke keer so 'n show dan R1000 later of wat ook al waar die ouens jou net soos Ja. soos 'n stripklub net vir jou met cash. My En ag dis nie eintlik hoekom ek dit so vir my is dit net lekker om interactive te wees want soos jy gesê daar's 'n ander magic tussen 'n live show en 'n nie live show. So as 'n ou dit so kan doen en gaan check dit uit. Kyk, jy kan dit YouTube OBS hoe om 'n livestream te doen. Dis regtig eenvoudig. Jy doen hom daardeur. Dis glad nie op Face, dis nie op Instagram live of enige sulke goed nie. Hy's op hierdie platform. Hy's op YouTube se 'n live platform. En dan werk ek dan want YouTube gebruik dit maar meer om hierdie tipe goed, jou langer tipe content uit te sit. Ja. En dan want die ouens weet binge maar daar. So ek doen dit maar so. Ek sukkel nog, ek moet nog Instagram mooi verstaan. Ek is nie Ek so technically fuck as jy gesê het in 'n ander video. Maar geniet jy wat jy doen? Ek het net so gepraat, soos ek is om vir 7000 mense te praat 7000 mense daai show te doen. Iemand het by the way onlangs gesê jy's een van die enigste comedians in die land.
ek dink hulle het gesê Louisa Gola ook 'n comedian, né? Ek weet nou ek seker nie, maar ek dink dit is. maar hulle het gesê soos jy's een van die enigste 3 comedians in die land, een van 2 of 3 of 5 wat die Sun Arena kan uitpak. En die 7000 daai feeling of nou hierdie YouTube podcast doen, né? Geniet jy dit, love it. Kyk, ek's nog op daai level. Ek's nie 'n comedian nie, maar ek bedoel, ek's op daai level. Ek doen ietsie, ek en skryf en produce en goedjies. Ek like en love elke kommentjie want ek kry so appreciate dit en ek weet jy appreciate dit, maar jou styl is so groot om wat jy doen en ek love wat jy doen. Maar my vraag is dat as jy nou daai YouTube ding doen en jy maak daai ads, is dit vir jou ook super exciting. Love dit want dit klink jy moet passie om daai shit te kan uitdink en jy moet dit geniet. Daai is mal. Ja, dis actually om die resep. As jy sien iets werk, as jy dit om dit te bou en jy moet nou mooi dink, ek meen iemand om nou te gaan en iemand sê, okay, weet jy wat's funny? Kom ons sit 'n groen hoed, why stupid, ons gee iemand 'n simpel aksent. That'll work. Dit mos garandeer dit gaan werk, maar daar's 'n model, daar's 'n reference. En ek haat dit. Ek het alles wat ek doen, daar was nooit 'n reference nie. Soos daar was nog nooit so 'n podcast live radio met jou eie ads en kak nie. So ek weet nie of dit gaan werk nie, maar as jy dit daaroor dink en dit slaat jou, soos die liedjie oor die huisarrest of wat ook al, dit slaan jou en jy sê, weet jy wat, jy kry die idee. En dis kom ek sê die beauty vir my en die weirdste ding vir my is die 'n idee. Where does the idea come from? Daai creativeness, daai creation. Waar kom die en as jy hom het, dan kan jy met hom werk. Dan kan jy met hom speel en goed, maar en altyd het jy al gesien as al 'n great idee is. Eerste ding wat almal sê, dis so stupid. Ek moet nou daaraan gedink. Ja, presies. Dis die magic. Dis die fucking magic. As jy dink kan as jy hom vat en jy dink so, weet jy wat, dalk moet ek en jy mold dit en is uit en jy het dit gemaak uit fokkel en dit werk. Dit is 'n musiek. Dis 'n musiek en ek love dit. Dis baie lekker. Nee, ek gaan nou stop bly. Ek moet gou ek een ding jy het gesê jy het nie 'n reference gehad nie en die ding is ek was by die heel eerste Fokol polisiekar show ooit en ons in by assembly ek was nog soos ek weet nie op skool start 7 graad 9 of iets en ek onthou ons het nie geweet waarom om te maak nie want ons het die show gekyk en ek onthou dit was nog 'n middagshow in die live in die Kaap en ons het daar weggestap en ons het nie geweet wat om dit te maak nie want die ding is What is that? Ja, maar die ding is as oorspronklikheid jou tref, dan het jy nie 'n frame of reference of en jy weet net jy's compelled. Ek onthou, ek was soos, yes, ek wil meer weet van die band, ek wil meer sien van die band, maar ek het nie geweet waarmee om watse boks om dit in te sit nie. Dieselfde met jou ding gedoen. Hierdie podcast met sy eie fake act. Dis so belaglik. Ek kan dit in 'n boks sit nie. En dis opsit jy hierdie goed son wat in oorspronklikheid inkom wat die game change. Dis hoe Leon Schuster die game change. Dis ook 'n polisiekar hulle game gechange het. Dis hoe jy hierdie ding gaan werk. Dit werk al klaar. Ek weet nie wat dit beteken om te werk nie, maar ek het gisteraan geplan en ek het 59 minute later dit opgehou kyk en gegaan, fuck it, dit was awesome. En verstaan. So dis net fokke, dis jy's op jy moet net jou gut vertrou, want dit gaan wat jou Ja, dis crazy en ek het soos die hele singding wat onlangs begin het, dis iets wat ek gedink het, what the fuck, waarmee is jy besig? En dit werk. Dit is net ook 'n ding wat ek gedink het van ek begin kon jy nog altyd sing? Ek het nooit gesing, ek het ser gesing. Ek het ser gedoen, maar fuck, ek was maar daar meer ek het nie gedink ek verstaan ek soos ek sê ek het fokol agtergrond uit die goed uit. Niks. Ek het nie maar nul. Ek weet fakkel en ek het trust net jou gut. En dis baie keer soos as ek van die ouens nou werk wat so Salas en van die ouens met wie ek gepraat het en goed sê dis baie keer vir hulle dis lekker want jy weet daar's 'n klomp goed wat 'n ou baie keer moet afleer. Wat die en dis maklik om weet just be real. Dis maar die ding en trust your gut. Ek dink dis maar die waarheid. Wat die sing ding vir my cool maak is dat jy sing goed ook. Ja. So if anything, hoor jy iemand wat redelik mooi sing, wat cool is klaar, maar dan is dit snaaks, ek weet die formule is untouchable. Kyk ek dink as ek kan bietjie nooit. Ek sal nou nie myself, ek sal nou nie Nee, dis nice. Well, vir 'n leek, ek meen klink asof jy kan sing en dis vir 'n cool.
ek dink as dit lelik gesing het of ek sing nie so mooi nie, maar as ek nou kan verskriklik oor die balkak gesing het, dan was dit bietjie slapstick. Dan was dit Maar presies. Ja, Ja. So mens weet nie eintlik of dit gaan snaaks wees nie. In die begin van daai song, jy het dit begin die eerste 2 lines dink ek was self normaal geweest en toe sê jy of ek gaan van my fucking kop af gaan of so iets. Ja. Maar dit is die derde of vierde Ek gaan nou fucking eerlik dit is ewe skielik. was alles ek gaan ons. Totally ook. Ja, nee, dis crazy. Daar's 'n Engelse comedian of hy's eintlik 'n en ek vergelyk julle glad nie met mekaar, maar hy's net The Kiefness. Ek weet nie of jy weet wie The Kiefness is nie, né? Wel ja, ek het sy goed al gesê, dit is baie goed. Dit is baie goed. So hy doen Engelse liedjies, maar hy's eintlik 'n Engelse, hy's 'n musikant. Maar hy doen ook soms 'n Engelse parody liedjies. Sy maak dit obviously heeltemal anders. Maar ook omdat hy kan sing, klink dit dis die great ding, soos jy sê slapstick. Dit klink nooit, dis nooit asof jy die song afrip nie. Mense kom agter dat dit niks met die song afrip nie. Jy honor die song, jy wil 'n lekker tune maak. Dis net toevallig, dit is fucking whack. Exactly. En dis 'n storie en die emosionele connection. En verstaan, dis maar ek dink is die ironie van 'n klomp faktore. Dit is weer is die onverwagte maar die relatability. Soos jy sê, waarom is jy nou besig maar praat actually waarheid. So dit is maar en dis die sincerity waarmee jy sing ook, maar dit is nie net met die song nie. Dit is jy het nog gesien by die eerste lines video ook. Die sincerity van daai karakter, hoe emosioneel into it hy is. Yes. Soos jy resonate saam met hom want jy weet jy gee ook baie om oor rugby, jy gee ook baie om hoe die goed is uitdraai, maar dan's comedy self in dit ingewerk. So ek dink dit werk op so baie vlakke wat mens dis moeilik om te definieer. Jy weet nie reg hoekom dit so goed werk nie, maar jy weet al dat dit speel op 'n manier 'n rol. Ek het nou actually 'n paar liedjies wat ek al gedoen het in die show en wat ek nou doen. Ek het actually vanaand een geskryf wat ek nou sal uitbring bietjie volgende week en so. Ek kon dit nou nie weggee nie, maar ek beplan actually om 'n live show te doen, maar net uit liedjies, maar met 'n vol band in 'n suit, backup sangers en 'n artistiese danser met 'n lint. Dit sou perfek wees. Interpret en fucking gaan. Ek wil dit regtig doen, ek swear. En iemand wat net 'n lapie het en my kop afvee en fucking kry. Ek kan nie wag vir dit. Ek is lus vir dit. Ek sal dit kyk. Ja, ek sien uit. Hoorie so, ek dink ons kan amper dinge soos op jou kan rus kry en chill kry wat ook al. Daar's so baie goed waar mense nog kan praat. Ek wil nog praat oor iemand, ek love honde. Het jy hoeveel? Het jy 2? Is dit boel? Nee? Wat is dit? Dit is Bull Terriers. Ek het nou 3. Ek het nou vir Henny en vir Inge, dis die oudste en dan die jongste enetjie is Frik. Hy's nou my jongste seun. Hy Frik met die eye patch. Hy's so donker. Hy's 'n groot seun, hoor. Hy's al groter as al die ander twee en hy's nou eers 'n jaar. So love jy hulle. O ja, hulle is besig, hoor. Kyk, jy kan net lief wees vir hulle. Die ander opsie is om hulle dood te maak. So dis jou 2 opsies. Maar hulle is net jy weet, mos innocent. Dis die eerste persoonlikhede wat is crazy. Ek kan nie glo jy het 'n honding op Inge nie. Dit is, ek gaan vir my suster WhatsApp. Ek gaan hom moet WhatsApp. Dit is magic. Ek dink my bure, want kyk, boelies as jy hulle ken, hulle die beste beskrywing wat ek al gehoor het en iemand anders het dit al uitgesê was dit is soos 'n klomp ouens in brandewyn drink. Almal lag en vertel jokes en ewe skielik kan bliksem hulle mekaar en as hulle nou weer lief vir mekaar. En hulle is letterlik so. En daai 3 speel en ek sal vir jou foto's en hulle lyk hulle so lief vir mekaar en ewe skielik hoor jy net dan gryp hulle mekaar en dan is dit gaas, dan is dit fucking lelik. En ek dink my bure dink hier's moes 'n family fights, want dan hoor jy net honde en dan hoor jy iemand uithardloop en skree, "Frik, nee! Frik, los Inge, nee! Nee!" So ek hier's 'n boerse family vuurkak in die gang hierso. So ja, nee, dis interessant.
Neil, wil jy nog iets byvoeg? Ek het net soveel Ja, ek dink ons Ons kan- laps gehad. Ja, ons kan weer, laat my laat weer. kan Dit weer like dit. doen, Lekker. ja, Ek kan ja, doen dit ja. again. lekker. Dis so Volgende lekker. keer moet ons chat oor die bar as dit nou weer up and running is. Ja, Dis fuck. dis 'n bevoegde idee want ek dink ek wil moer so graag praat oor die bar. Ek wil staan so goed waar ek actually wil praat. Maar eerder in plaas van ons 10 topics probeer fokus op 10 topics. Ek like dit. Ons het nou eerder geduik met wat ook al ons op bas en is lekker. Ek wil net nog sê oor Jonathan, jy kan daai karakter. Die ander ding wat so awesome is dit kom neer op ek dink baie van die goed kom neer op dieselfde soos beginsel van goedheid en liefde en die volgende ruk en ons weet meeste van verantwoordelikheid en al daai goed soos Jonathan. Die ander ding is dis wat dit ook so awesome maak is hy soos jou mens die kerkers te speel en die liedjies te doen wat ook al jy mens kan nie help om mense te like want hulle is so Jonathan het so goeie hart. Hy het 'n goeie hart. Hy het 'n goeie hart. Ja. Hy's regtig die goedheid self. En almal het daai ou wat hy ken, waarmee hy kan resonate. Wat hulle soos hy's so bietjie man, hy's so bietjie ongeslyp en bietjie skirwaakskientjies, maar hy's 'n goeie ou. Hy's regtig 'n goeie hart. En dis Jonathan, dis sy vibe. En dis lekker. Jy kan ver gaan met 'n goeie hart, hè. Ja, John. As jy daai is baie wyse woorde. Daai jy kan op 'n T-shirt sit. Ja, maar ek het net voor ons gaan, jy moet altyd iets plug op die podcast. So, wat kan die luisteraars verwag van jou in die volgende paar weke? Podcast, stand-up. Ja, ek gaan verseker, wel stand-up, weet nie man ons weet dit gaan doen nie. Maar ons het ons launch die one man show se DVD of se live performance wat ons afgeneem het. Launch ons gaan 'n bietjie 'n ander model probeer. Ons gaan dit in die 3de Julie, maar 'n worldwide premiere. So ou kan sy ticket koop en dan kan die hele wêreld ek hulle wil. En Cool. so as dit en ek het die podcast as Rikus en die radio vibes wat ons aangaan en dan gaan ek 'n bietjie meer, so ek sê veral in die ons het nou fucking tyd kerels, as jy gedink het. Ons het nou tyd. So ek gaan maar net kyk regtig die challenge maak om te kyk hoeveel cool goed ek kan maak wat relevant is en positief is en iets goeds uitstraal in hierdie tyd. En dis lekker want dis challenging en weer eens die druk is aan, die pressure is aan. So jy gaan 'n paar ouens sien wat dit nou heeltemal gaan fucking verloor en dan gaan jy 'n paar ouens sien wat nou gaan straal. So En die oor is gespits nou. Absoluut. So almal wil nou iets sê en all good is great, maar dis interesting weer en dit gaan veral in weer eens, ons het nou almal 'n verantwoordelikheid. So ek is actually aan die werk. Dis actually elke dag sit ek en beplan en kyk, jy weet, en dis letterlik en dis 'n true story wat ek nou vir julle vertel het. Ek het daai goed van gister uitgesit in haas want ek het verwag dit is iets kan. Ja. Timing was amazing. As hulle begin na hierdie luister en hulle gaan eers al die goed klink awesome, wat moet hulle doen? As hulle begin kan hulle gaan in Radio Raps op Instagram volg en op jou Facebook bladsy Radio Raps intik op Facebook en jy daar kry. Is dit die maklikste? Een woord Radio Raps. Nou is al fake pages en shit wat actually nogal fucking goeie following het. Maar crazy. Maar ja, een woord Radio Raps, jy sal sien. Ek dink dis Twitter, Instagram en dan en YouTube op die YouTube channel ook. Ja, jy het 'n moer advertise op YouTube. Ja, jy moet daai fucking Radio Raps mense moet dit almal saamsmelt. Hulle moet gewoon op jou page. Dit jy al Ja, fake mense, real mense almal saam. Almal, maar dis nie waar, maar dis juist my punt en dis juist hoekom ek die Radio Raps radio show wil begin, want die eerste ding wat ek gedink het toe hierdie bom ons tref is weer eens escapism. So hier's 'n fictitious, dis hoekom mense sepies kyk. So hier's 'n fictitious stasie wat maak of hy reël is en wat jy fucking dis so goed jy het nou ingetune. I shit you not. Toe ek dit uitsit, daar het nou die dag 'n ou my gemail, 'n oom wat gesê het ons wil net meer weet, ons wil graag adverteer. Wat is julle frekwensie en wie? Hy het fucking dink is 'n regte stasie. Ek weet nie as jy gaan jy gaan later kan jy hulle meng met regte ads of veral mense wil betaal en hulle gaan veral die moer lekker ding is companies wat nou 'n bietjie jy weet 'n sense of humor wil nie net die corporate route altyd op pad vat dan weet hulle eers kom ons maar hierdie sit ons op Radio Raps kom ons sit hierdie vir Radio Raps ook in Toyota ek het regtig gedink aan want dit is inevitable as jy dinge following kry gaan mense wil exposure hê. Maar dis dieselfde wat ek met alles doen. Goed en wel, eerstens jy gaan betaal en tweedens op my terme. So ek gaan daai ad maak. Ek gaan die goed sê, jy kan dit afteken en dan hoef jy dit nie gebruik nie, maar dit moet saam met die brand praat. Die brand, die sterk moet nie die hond waai nie, as jy verstaan wat ek bedoel. Hoorie Rikus,
Ek wil vir Jom, Ja, thanks. thanks man. Dit was awesome geweest. en as mense wat dit doen, hierdie was 'n vreugde. Ja. Thanks man. Ja, ek waardeer dit en ek gaan bietjie nog ook weer die goedjies kyk en goeters en dankie. Dit was fokker lekker. Ons moet dit weer doen asseblief. Ja. Nee, ou Definitief. volgende keer dan ons doen hierdie weer, ons drink 'n bier en van tyd weer, ons Lekker. moes Ja. ek om mee te chat. Ou waardeer dit moes. Hou aan manne. Geniet dit. Lekker dag. Cheers. Cheers. Bye boys.